Miljoene ry deur 'n vergete deel van die stad saam met haar kleindogtertjie, sonder om te besef dat daardie rit alles sou verander. Skielik skree die meisie in paniek terwyl sy na die vullis op die sypaadjie wys. Pappa, daardie meisies is net soos ek. Wanneer sy nader kom, merk sy 'n onmoontlike gelykenis op wat alle logika, geheue en 'n verlede wat sy geglo het begrawe is, uitdaag. Hierdie skokkende ontmoeting onthul 'n verpletterende geheim wat die betekenis van familie, waarheid en lot vir altyd sal transformeer. Die verkeer in Johannesburg was soos gewoonlik om 6uur die middag vasgeval. Marna het haar vingers op die stuurwiel van haar swart bim getrommel terwyl sy na die see van motors voor haar staar. Dit was 'n uitputtende dag by die maatskappy, waar sy kontrakte moes beklink en probleme moes oplos wat gelyk het of dit nooit sou eindig nie. Al wat sy wou hê, was om by die huis te kom, 'n warm bad te neem en haar dogtertjie te omhels. Sine was in die agtersitplek, vasgemaak in haar stoeltjie, gekonsentreer op die tablet wat sy tussen haar klein handjies vasgehou het. Op 5-jarige ouderdom het die meisie die helderste groen oë gehad wat Marna nog ooit gesien het, geërf van haar pa wat nie meer daar was om haar te sien groot word nie. Bruin hare het in sagte krulle oor die kind se skouers geval en 'n gesiggie geraam wat steeds die onskuld van die kinderjare bewaar het. Die gips het 'n alternatiewe roete aangedui weens 'n ongeluk op die M1. Marna het gesig en die instruksies gevolg en strate binne gegaan wat sy gewoonlik vermy het. Die buurt het geleidelik verander, die moderne geboue het plek gemaak vir ouer konstruksies en die netjiese sypaadjies het verander in gekraakte beton. Dit was 'n gebied wat sy slegs by die naam geken het, daardie deel van die stad wat mense van haar sosiale klas verkies het om te ignoreer. Die ligte van die verkeerssyne het flikkerend gewissel in die aand wat begin daal het. Marna het spoed verminder, waaksaam vir voetgangers wat die straat oorgesteek het sonder om hul aan die sebras te steur. Straatsmouse het die hoeke beset en water, lekkers en snysterye aangebied aan die bestuurders wat in die opeenhoping vasgevang was. Die reuk van straatkos het vermeng met die reuk van riool wat uit 'n oop mangat gekom het. Dit was toe sy by nog 'n rooi lig stop dat alles verander het. Sine het skielik die tablet neergesit en haar gesig teen die venster gedruk. Marna het in die terspieeltjie gekyk en probeer verstaan wat haar dogter se aandag getrek het. Die meisie het na iets op die sypaadjie gewys, haar oë groot van verbasing, haar mond 'n perfekte sirkel van verrassing. Mamma, kyk! Daar is 2 meisies daar wat net soos ek lyk. Marna het haar voorkop gefrons en gedink dit is net die lewendige verbeelding van 'n 5-jarige kind. Maar iets in Sine se stem, dringendheid wat sy selde getoon het, het gemaak dat sy haar kop draai om te kyk. Wat sy gesien het, het haar heeltemal sprakeloos gelaat. By die ingang van 'n geslote winkel, sittende op vuil karton, het 2 meisies teen mekaar weggekruip. Hulle kon nie ouer as 5 of 6 jaar wees nie. Hulle het verslete en vuil klere gedra, hul voete kaal ten spyte van die koue van die aand wat nader gekom het. Maar dit was nie die situasie van verwaarlosing wat Marna tot in haar diepste wese geskok het nie. Dit was hul gesigte. Dit was soos om na Sine deur 'n spieël te kyk. Dieselfde deurdringende groen oë, dieselfde kurwe van die neus, dieselfde lyn van die kakebeen. Die bruin hare met dieselfde natuurlike krulle, net meer verstrengel en sonder sorg. Selfs die manier waarop een van hulle haar hand na haar gesig gebring het en haar neus met die rug van haar hand gekrap het, was identies aan die gebaar wat Sine sedert haar babada gemaak het. Marna se hart het vinniger geklop. Sy het verskeie kere geknip en probeer verwerk wat sy sien. Dit was nie moontlik nie. Dit moes 'n absurde toeval wees, 'n wrede grap van die lot. Maar hoe meer sy gekyk het, hoe meer het die gelykenis onmiskenbaar geword, onmoontlik om te ignoreer. Mamma, hoekom? Slaap hulle op die straat? Hoekom is hulle klere vuil? Sine se stem was gelaai met kommer. Marna het gesluk, steeds nie in staat om samehangende woorde te vorm nie. Die lig het groen geword, maar sy het nie die motor beweeg nie. Toeters het agter haar begin blaas, ongeduldige bestuurders wat by hul vensters uitvloek. Sy het haar nie daaraan gesteer nie. Sonder om regtig te dink oor wat sy doen, het Marna die motor in die eerste beskikbare parkeerplek getrek, 'n paar meter verder. Haar hande het gebewe terwyl sy die engine afskakel. Sy het geweet dit is waansin, dat sy haar nie moes inmeng nie, dat dit gevaarlik kon wees. Maar iets sterker as rede het haar vorentoe gedryf. Kan ek saamgaan, mamma? Nee, skat. Jy bly hier in die motor. Sluit die deure en moenie vir enigiemand oopmaak nie, hoor jy?
Sinne het ernstig geknik en vir die eerste keer in haar lewe besef dat haar ma werklik ontsteld was. Marna het seker gemaak die deure is gesluit voordat sy uitgeklim het, en die motor altyd in haar gesigsveld gehou terwyl sy terugstap na waar die meisies was. Hulle het haar met wantrouige oë dopgehou terwyl sy nader kom, en nog meer teen die muur weggekruip. Die een naaste aan haar het haar suster agtertoe getrek in 'n beskermende gebaar wat Marna se hart laat krimp het. Hulle was net kinders, maar hulle het reeds geleer om vreemdelinge te wantrou. Hallo meisies. Julle hoef nie bang te wees nie. Ek wou net weet of julle oukei is. Marna se stem het meer bewerig uitgekom as wat sy bedoel het. Van naby was die gelykenis selfs meer ontstellend. Dit was nie net 'n kwessie van algemene fisiese kenmerke nie. Dit was elke detail, elke klein merkie, elke uitdrukking. Die ligte sproete op die neus, die kuiltjie wat verskyn het wanneer een van hulle haar voorkop frons, selfs die spesifieke vorm van die ore. Die meisie wat voorgestaan het haar met 'n mengsel van vrees en wanhoop aangekyk. Sy kon nie ouer as 5 wees nie, maar haar oë het 'n hartseer gedra wat veels te oud was vir daardie ouderdom. Die tannie het weggegaan en nie teruggekom nie. Sy het gesê sy gaan kos koop. Die stem was dun, amper 'n fluistering. Die ander meisie, steeds agter haar suster weggesteek, het sag begin huil en probeer om die snikke met haar vuil handjie te demp. Hoe lank is julle al hier? 3 dae? Of 4? Ek weet nie mooi nie. Marna het naar geword op haar maag. 3 dae. Kinders van 5 jaar oud, alleen op straat vir 3 dae. Sy het rondgekyk om te sien of daar enige volwassene naby was, enige verantwoordelike persoon. Maar die strate was slegs gevul met die chaotiese bewegings van die stad, mense wat haastig verbyloop sonder om links of regs te kyk, elkeen verdiep in hul eie probleme. Wat is julle name? Die meisie het gehuiwer, asof selfs die onthulling van haar naam te gevaarlik was. Na 'n lang oomblik het sy gefluister. Ek is Hayla. Sy is Lienke. Marna moes teen die muur leun. Haar bene het skielik gevoel asof hulle haar nie kon dra nie. Hayla en Lienke. Die name het in haar gedagtes weerklink soos 'n verre donderslag. Dit was nie moontlik nie. Absoluut onmoontlik. Toe sy swanger was, het sy en Riaan weke lank name gekies. Sinne was vroeg reeds besluit, maar hulle het ook gepraat oor ander name, in geval hulle in die toekoms meer kinders sou hê. Hayla en Lienke was die keuses vir meisies. Dit was name wat spesiale betekenis vir albei gehad het, gekoppel aan die oumas vir wie hulle lief was. Mariaan is amper 5 jaar gelede oorlede, 6 maande na Sinne se geboorte. En sy het nooit weer daaraan gedink om ander kinders te hê nie. Daardie name was in haar geheue geberre, saam met soveel ander planne wat nooit sou realiseer nie. En daar was hulle gebruik deur 2 meisies wat soos presiese kopieë van haar eie dogter gelyk het. Het julle enigiemand anders? Ouers, ma, ander familie? Die meisie genaamd Hayla het haar kop geskud, haar oë vol trane. Die tannie het gesê ons ma kon nie na ons almal kyk nie. Dat sy nie die middele gehad het nie. Die tannie het na ons gekyk, maar sy het baie hartseer geword. Sy het baie gehuil. Toe het sy ons hierheen gebring en gesê sy gaan terugkom, maar sy het nie. Ons almal. Die frase het in Marna se kop gedreun. Hoekom het die meisie almal gesê? Sy het na die 2 kinders voor haar gekyk, toe na die motor waar Sinne gewag het, en 'n gevoel van onwerklikheid het haar oorval. Waar is julle gebore? In die Bloemhof Hospitaal. Die tannie het altyd daarvan gepraat. Sy het gesê dit was die gelukkigste dag van haar lewe. Marna moes op die grond gaan sit, sonder om te gee dat die beton vuil was. Bloemhof Hospitaal. Dit was waar Sinne gebore is. In dieselfde hospitaal op dieselfde dag. Sy het daardie dag vaagweg onthou, die skrynende pyn, die vrees, die gevoel dat iets verskriklik fout was. Die herinneringe was gefragmenteerd, verwarrend, soos 'n legkaart met ontbrekende stukke. Die dokters het gesê sy het komplikasies gehad. Dat sy gelukkig was om te oorleef. Dat die baba gesond was, wonderwerk gesien alles wat gebeur het. Riaan was daar, hy het haar hand vasgehou, sy oë vol trane van verligting en vreugde. En dan was daar 'n leemte in haar herinneringe. Weke wat sy nie mooi kon onthou nie, verwarrend en nebulig. Weet julle wanneer julle gebore is? Hayla het geknik. 15 Maart. Die tannie het altyd vir ons koek gebak. 15 Maart.
Sinne se verjaarsdag. Marna het gevoel hoe haar kop draai, die werklikheid wat rondom haar begin vervorm. Dit kon nie toeval wees nie. Soveel toevalle was onmoontlik. Die name, die datums, die hospitaal, die fisiese gelykenis wat so identies was. Maar wat het dit beteken? Hoe was dit moontlik? 'n Rasionele deel van haar brein het probeer om logiese verklaringe te vind. Miskien was hulle verre niggies. Miskien het iemand in Riaan se familiedogters gehad waarvan sy nie geweet het nie. Miskien was die gelykenis net 'n triek van die swak straatbeligting van haar moe brein na 'n uitputtende dag. Maar 'n ander deel, 'n diep en primitiewe deel, het reeds die waarheid geweet. Sy het geweet sy kyk na haar dogters. Al 3 van hulle. Is julle honger? Die 2 meisies het geknik, hul oë wat verlig het met 'n versigtige hoop. Marna het opgestaan, haar bene steeds beweeg en haar hande uitgesteek. Kom saam met my. Ek gaan vir julle kos gee en dan gaan ons gesels. Julle gaan nie vanaand weer op die straat slaap nie, ek beloof. Hyla het haar met wantroue aangekyk, maar die honger en wanhoop het harder gepraat. Sy het Marna se hand geneem en haar suster saamgetrek. Die 3 het stadig na die motor gestap, waar Sinne hulle met groot oë deur die venster dopgehou het. Toe Marna die agterdeur oopmaak en die meisies inklim, was Sinne vir 'n lang oomblik stil terwyl sy van die een na die ander kyk. Toe met die brutale eenvoud van kinders, het sy die enigste ding gesê wat sin gemaak het. Hulle is my susters, mamma. Marna het haar oë toegemaak en diep asem gehaal. Toe sy hulle weer oopmaak, het die 3 meisies haar dopgehou, wagtend op 'n antwoord wat sy nie seker was sy kon gee nie. Want die waarheid was dat sy nie geweet het nie. Sy het van niks geweet nie. Maar sy was vasbeslote om uit te vind, ongeag wat nodig was. Kom ons gaan huis toe, meisies. Almal van julle. En ons gaan dit saam uitvind. Terwyl sy deur die strate ry wat nou leer was in die rigting van die rykbuurt waar sy gewoon het Marna gevoel asof sy in 'n droom was. Of miskien in 'n nagmerrie. Die 3 meisies in die agtersitplek het sag gepraat, Sinne het haar peselhappie met die ander 2 gedeel, en elke gebaar, elke woord, elke uitdrukking het die onmoontlikheid versterk wat Marna probeer ontken het. Hulle was identies. Nie net soortgelyk nie. Identies. En op een of ander manier, op 'n manier wat sy nog nie verstaan het nie, was hulle aan haar verbind. Aan haar verlede. Aan die geheime wat miskien te lank bewaar was. Die nag van Johannesburg het die motor ommel terwyl Marna bestuur het, en 3 meisies en 'n raaisel saam met haar geneem wat beloof het om alles wat sy gedink het sy van haar eie lewe weet, te transformeer. Marna se huis was in 'n omheinde kompleks in Hougton, waar elke woning groot tuine en hoë mure gehad het. Die wag het haar soos gewoonlik gegroet, maar sy blik het vertoef op die 2 vuil en bang meisies in die agtersitplek. Marna het kortaf geknik en na die motorhuis gery, terwyl sy die gewig van daardie nuuskierige blik voel. Toe sy die deur van die huis oopmaak, het die bekende reuk van lavendel en vars koffie haar begroet. Tannie Martie, die huishoudster wat reeds meer as 6 jaar by haar gewerk het in die gang verskyn terwyl sy haar hande aan haar voorskoot afvee. Die vrou in haar 50er jare het 'n hartlike glimlag gehad wat op haar gesig bevries het sodra sy die kinders sien. Mevrou Marna, wat wie is? Die sin het op Tannie Martie se lippe gesterf toe Hyla en Lienke in die lig van die portaal instap. Die huishoudster het haar hand voor haar mond gebring, haar oë groot, haar gesig wat alle kleur verloor het. Sy het na Sinne gekyk, toe na die ander 2, toe terug na Marna, op soek na enige verduideliking wat sin sou maak. Ek weet hoe dit lyk, Martie. Ek verstaan dit ook nie. Maar ek het hierdie meisies op straat gevind, alleen verlate. En nou ja, jy sien self. Tannie Martie het stadig nader gekom, asof sy vrees dat die meisie sou verdwyn as sy skielike bewegings maak. Haar oë het elke detail van die kindergesigte bestudeer, die ongeloof wat plek gemaak het vir iets wat na vrees gelyk het. Liewe hemel. Dit is onmoontlik. Hoe kan? Haar hande het gebewe toe sy voor Hyla en Lienke kniel en elke trek bestudeer met die intimiteit van iemand wat na Sinne gekyk het van dat sy 'n baba van 'n paar maande oud was. Sy het elke sproetjie geken, elke uitdrukking, elke gebaar van die meisie. En daar was dieselfde besonderhede vermenigvuldig met 3. Hulle is op dieselfde dag as Sinne gebore. In dieselfde hospitaal. En hulle name is Hyla en Lienke. Die name het soos 'n fluistering van Marna se lippe gekom.
Tannie Martie het skielik opgestaan en 'n bietjie gewankel. Marna het haar aan die arm vasgehou, bekommerd oor die huishoudster se bleekheid. Die name wat mevrou en meneer Jaan gekies het. Presies. Martie, ek het nodig dat jy my help. Ek moet hierdie meisies bad, hulle voer, en dan gaan ek 'n paar oproepe moet maak. Kan jy die gastekamer regmaak? Tannie Martie het geknik, steeds verslae, maar haar praktiese natuur het gou oorgeneem. Sy het na die twee vuil en bang meisies gekyk met 'n uitdrukking wat deernis en verwarring vermeng het. Ek gaan die bad regmaak. En ek gaan die kos warm maak. Hierdie kinders lyk of hulle daar lank nie reg geëet het nie. Terwyl Tannie Martie met die trappe opgaan, het Marna voor die drie meisies gekniel. Sin het 'n arm om elk van haar niet gevonden. Susters gehad in 'n beskermende gebaar wat Marna se hart laat krimp het. Meisies, julle gaan 'n heerlike warm bad neem, skoon klere aantrek en iets lekkers eet. Daarna kan julle in gemaklike beddens slaap. Is dit reg? Heila en Lienke het na mekaar gekyk, 'n stil kommunikasie wat tussen hulle verbygegaan het. Toe het Heila stadig geknik, haar oë steeds wantrouig, maar met 'n vonkie hoop. Gaan mevrou ons nie daarna wegstuur nie? Die vraag was soos 'n messteek in Marna se bors. Nooit nie. Ek beloof ek gaan na julle kyk. Ek weet nog nie wat aangaan nie, maar ek gaan julle nie verlaat nie. Dit waarborg ek. Die hoofbadkamer het 'n enorme bad gehad waarvoor sy nie mal was. Marna het dit met lauwarm water en baie skuim gevul, terwyl Tannie Martie sagte handdoeke en skoon klere reggekry het. Sinnie se klere sou die ander twee perfek pas, nog 'n bewys van die onmoontlike gelykenis tussen hulle. Heila en Lienke het hulself met huiwerige bewegings uitgetrek en liggaampies onthul wat te maar was vir hul ouderdom, merke van ou vuilheid en 'n paar skrape op hul knieë en elmboë. Marna het gevoel hoe haar keel toetrek toe sy dink aan wat hierdie kinders die afgelope paar dae deurgemaak het, alleen en hulpeloos in die strate van Johannesburg. Sinne het daarop aangedring om te help en het seep en shampoo vir haar susters aangegee terwyl sy opgewonde oor haar speelgoed en haar kamer gesels het. Marna het die drie meisies in die bad dopgehou, en die toneel was so onwerklik dat sy aan die wasbak moes vashou om nie te wankel nie. Hulle was soos refleksies in spieëls, drie weergawes van dieselfde kind wat dieselfde ruimte deel. Terwyl sy Lienke se verstrengelde hare gewas het, het Marna klein besonderhede opgemerk. Al drie het 'n identiese geboortemerk op die linkerskouer gehad, klein en in die vorm van 'n halfmaan. Al drie het dieselfde haargroeipatroon gehad, met 'n koppige kuif bo op die kop. Al drie het dieselfde onbewuste beweging gemaak om hul onderlip te byt wanneer hulle pynsend was. Dit was nie net familieooreenkoms nie. Dit was iets baie dieper, meer fundamenteel. Dit was asof hulle perfekte kopieë was, variasies van dieselfde oorspronklike tema. Na die bad, geklee in skoon en warm pyjamas, het die meisies kombuis toe gegaan. Tannie Martie het makaroni met tamatiesous, geroosterde hoender en slaai voorberei, asook vars lemoensap. Heila en Lienke het met 'n gulsigheid geëet wat haar hart gebreek het, asof hulle nie geweet het wanneer die volgende maaltyd sou wees nie. Die tannie het nie baie goed gekook nie, het Heila tussen happe deur opgemerk. Soms het ons net brood met botter geëet. Maar sy het gesê dit sou beter gaan, dat dinge weer goed sou word. Marna het by die tafel gaan sit en probeer om meer inligting te kry sonder om die meisies bang te maak. Hoe was julle tannie? Het sy goed na julle gekyk? Heila het na Lienke gekyk, toe terug na haar bord. Sy was gaaf. Sy het ons soms park toe geneem. Maar sy het baie gehuil. Veral in die nag. Ons het haar in haar kamer hoor huil. En sy het met haarself gepraat en gesê dat sy iets verkeerds gedoen het, dat sy nie moes ingestem het nie. Ingestem tot wat? Ek weet nie. Sy het nooit verduidelik nie. Maar eendag het sy gesê ons regte ma het nie geweet ons bestaan nie. Dat dit so beter was vir almal. Marna het 'n rilling teen haar ruggraat afgevoel. Die stukke van 'n verskriklike legkaart het begin in mekaar pas en 'n beeld gevorm wat sy steeds nie wou aanvaar nie. Ons regte ma het nie geweet nie. Die woorde het in haar gedagtes weerklink, gelaai met donker betekenisse. Weet julle wat julle tannie se naam is? Tante Chishile. Sy was ons pa se suster. Maar ons pa is nie meer hier nie. Hy was in 'n motorongeluk toe ons nog baie klein was. Die wêreld het gaan staan. Marna het aan die tafel vasgegryp, haar kneukels wat wit geword het. Chishile. Riaan se suster.
Sy het haar skoonsister skaars geken. Sy het Pretoria toe getrek kort nadat Sinne gebore is. Hulle het mekaar slegs 'n paar keer ontmoet, altyd kort en ongemaklike ontmoetings. Cecilia het altyd afsydig gelyk, amper skuldig, en het Marna se blik vermy. En nou het alles begin om 'n verskriklike sin te maak. Na aandete het Marna die meisies in die gastekamer gevestig, wat 'n dubbelbed gehad het wat groot genoeg was vir al drie. Sinne het daarop aangedring om by haar susters te slaap, en Marna het nie die hart gehad om te weier nie. Die drie het saam onder die divet ingekruip, en binne minute was hulle vas aan die slaap, uitgeput deur die dae van beproewing. Marna het hulle vir lang minute dopgehou en probeer om alles te verwerk. 3 identiese meisies. Die name wat sy en Riaan gekies het. Dieselfde geboortedatum. Dieselfde hospitaal. Die tannie wat Riaan se suster was. Die stukke het in mekaar gepas op 'n manier wat haar naargemaak het. Sy het met beweerige bene by die trappe afgegaan en tannie Martie in die sitkamer gevind, waar sy met 'n koppie tee in haar hande op die bank sit. Die huishoudster het haar oë opgeslaan en Marna het dieselfde ontsteltenis daar gesien wat sy self gevoel het. Mevrou Marna, ek moet iets sê. Toe Sinne gebore is, het ek 'n paar weke later hier aangekom. Mevrou was nog besig om te herstel, baie swak. En daar was al daardie hartseer oor meneer Riaan. Maar ek het dit altyd vreemd gevind. Vreemd hoe? Tannie. Martie het gehuiwer en haar woorde versigtig gekies. Mevrou se ma en mevrou Cecilia het daardie tyd baie hierheen gekom. Hulle het sag gepraat en altyd opgehou wanneer ek die kamer binne gekom het. Een keer het ek gehoor mevrou Cecilia huil en sê dat sy die regte ding gedoen het, dat daar geen ander keuse was nie. En mevrou se ma het geantwoord dat dit vir almal se beswoel was, dat mevrou dit nie sou kon hanteer nie. Marna se hart het vinniger geklop. Sou wat nie kon hanteer nie, Martie. Ek weet nie, mevrou Marna. Ek sweer ek weet nie. Maar dit het altyd vir my gelyk of daar 'n geheim was, iets wat hulle weggesteek het. En nou, as ek hierdie meisies sien. Die sin het in die lug gehang, te swaar om voltooi te word. Marna het na die venster gestap en na die donker tuin buite gekyk. Haar brein het gejaag, punte verbind, brokstukke van herinneringe onthou. Die geboorte was verskriklik. Sy het die skrynende pyn onthou, die dokters wat skree, Riaan wat haar hand veels te styf vashou. En daarna was alles nebulig. Hoe lank was sy in die hospitaal? 2 weke. 3. Die herinneringe was verwarrend, vermeng met drome en nagmerries. En toe sy uiteindelik huis toe gekom het, was Riaan nie meer daar nie. Die ongeluk het gebeur terwyl sy nog in die hospitaal was. Hulle het gesê hy was op pad terug van die hospitaal, moeg na nog 'n nag aan haar sy, en het beheer oor die motor verloor. Dit was vinnig, het hulle gesê. Hy het nie gelei nie, het hulle gesê. Maar wat as daar meer aan die storie was? Wat as dit wat sy gedink het sy van daardie dae weet, slegs 'n geredigeerde weergawe was, 'n halwe waarheid? Marna het haar selfoon geneem en haar ma se nommer geskakel. Dit het na verskeie lye geantwoord, die stem vaak. Marna. Wat het gebeur? Dit is laat. Ma, ek het nodig dat ma hierheen kom nou. Dit is dringend. Iets in Marna se stemtoon moes haar ma gealarmeer het, want Beatrix het nie meer vrae gevra nie. Ek is oor 20 minute daar. Terwyl sy gewag het, het Marna na die studeerkamer gegaan en na dokumente begin soek. Sinne se geboortesertifikaat, die hospitaaldokumente, die mediese rekords. Sy het dit in 'n leer geberre, saam met die foto's van die geboorte en die eerste dae. Maar toe sy die leer oopmaak, het sy besef dat baie dinge ontbreek. Die hospitaaldokumente was slegs 'n opsomming, nie die volledige dokumente nie. Die foto's het Sinne reeds 'n paar weke oud gewys, nie as 'n pasgeborene nie. Hoekom het sy hierdie leemtes nooit van tevore opgemerk nie? Die klokkie het presies 19 minute later gelei. Beatrix het haastig ingekom, steeds geklee in die klere waarmee sy vroeër uitgegaan het. Sy was 'n elegante vrou van 65 jaar, met grys hare wat altyd onberispelik was in regophouding. Maar op daardie oomblik was daar opregte kommer in haar oë. Wat het gebeur, kind? Gaan dit goed met jou? Gaan dit goed met Sinne? Dit gaan uitstekend met Sinne. Maar ek het nodig dat ma iets sien. En ek het nodig dat ma heeltemal eerlik met my is. Marna het haar na die trappe gelei, haar hart wat vinnig klop. Elke tree het gelyk of dit 'n ton weeg.
Toe sy die deur van die gastekamer oopmaak, het die lig van die gang die 3 slapende meisies verlig, in mekaar gevleg soos klein hondjies. Beatrix het 'n tree in die kamer gegee en gaan staan. Marna het elke nuance van haar ma se uitdrukking dopgehou. Sy het die presiese oomblik gesien waarop die herkenning getref het, gevolg deur skok, daarna afgryse. Die kleur het uit Beatrix se gesig verdwyn en sy moes teen die deurkusyn leun. Nee, dit kan nie wees nie. Het hulle, hoe weet jy? Die sin het gebroke uitgekom in stukke. En op daardie oomblik het Marna geweet. Sy het met absolute sekerheid geweet dat haar ma daarvan geweet het. Dat daar geheime was, leuns, begrawe waarhede wat op die punt was om aan die lig te kom, maar sy het Beatrix aangekyk met 'n mengsel van woede en wanhoop. Wat het ma gedoen? Wat het julle gedoen? Beatrix het teruggestaan asof sy 'n klap gekry het. Haar hande het sigbaar gebewe en sy het na die slapende meisies gekyk met 'n uitdrukking van agonie wat Marna nog nooit op haar ma se gesig gesien het nie. Die vrou wat altyd so beheers was, altyd in beheer, het gelyk of sy daar en dan in mekaar stort. Kom ons gaan sitkamer toe. Ons kan nie hier gesels nie, het Beatrix gefluister, haar stem hees. Marna het die deur van die kamer versigtig toegemaak en haar ma teen die trappe afgevolg. Haar bene het soos lood gevoel, haar hart het so vinnig geklop dat sy dit in haar ore kon hoor. 'n Deel van haar wou nie hoor wat volgende sou kom nie, wou in die gemaklike onkunde leef van wat sy gedink het haar lewe was. Maar dit was te laat om terug te draai. In die sitkamer het Beatrix op die bank neergesak, haar gesig in haar hande. Marna het bly staan, haar arms gekruis, wagtend. Die stilte het tussen hulle uitgerek, swaar en verstikkend, totdat Beatrix uiteindelik haar oë opgeslaan het. Hoe het jy hulle gevind? Hulle was op straat. Verlate. Alleen vir 3 dae. Marna het haar stem ferm gehou, alhoewel sy lus gevoel het om te skree. Hulle name is Heila en Lienke, maar die name wat ek en Riaan gekies het. Hulle is op dieselfde dag as sinne gebore in dieselfde hospitaal. En hulle is absoluut identies aan my dogter. So ek gaan weer vra en hierdie keer wil ek die waarheid hê. Wat het julle gedoen? Beatrix het haar oë toegemaak, trane wat oor haar gesig stroom. Toe sy begin praat, was haar stem laag, gelaai met berou. Dit was die verskriklikste geboorte wat ek nog ooit gesien het. Jy was besig om te sterf, Marna. Die dokters het nie geweet of hulle jou sou kon red nie. Daar was oral bloed en jy het eenvoudig nie opgehou bloei nie. Riaan was desperaat, ek was desperaat. En toe sê die dokters daar is 3 babas, nie 1 nie. 3linge. Almal prematuur, almal besig om te veg om te oorleef. Marna het gevoel hoe die grond onder haar voete verdwyn. 3linge. Die woord het in haar gedagtes weerklink, onmoontlik om te verwerk. Sy het na 'n leunstoel gestap en gaan sit, want haar bene sou haar nie veel langer kon dra nie. Die dokters het dit reg gekry om hulle uit te kry, het Beatrix voortgegaan en die trane met die rug van haar hand afgevee. 3 klein dogtertjies, so broos. Hulle is reguit na die neonatale intensiewe sorgeenheid. Maar jy, Marna, jy het in 'n koma gegaan. Jy was 2 weke lank sonder om wakker te word. Die dokters het gesê jou kanse was 50%. En Riaan. Beatrix se stem het gebreek en sy het 'n oomblik nodig gehad om haarself te herstel. Riaan het nie geslaap nie, nie geëet nie. Hy het tussen die neonatale eenheid en jou kamer beweeg, verdeel tussen jou en die babas. En toe, 6 dae na die geboorte, het hy laat die nag uit die hospitaal gegaan om by die huis te gaan bad en skoon klere te kry. Dit was toe die ongeluk gebeur het. Toe hulle ons kom inlig het, het ek gedink ek gaan mal word. Jy in 'n koma, miskien sou jy nooit wakker word nie. 3 premature babas wat intensiewe sorg nodig gehad het. En Riaan was weg. Marna kon skaars asemhaal. Die trane het nou vrylik oor haar gesig gestroom, maar sy het nie omgegee nie. Haar hele werklikheid was besig om oorgeskryf te word, elke sekerheid wat sy oor haar lewe gehad het, was besig om soos rook te verdwyn. En toe het julle besluit wat? Om 2 van my dogters vir my weg te steek. Beatrix se stem het selfs laer uitgekom, amper onhoorbaar. Cecilia was elke dag by die hospitaal. Sy en Riaan was altyd na aan mekaar. Sy het jare lank probeer om swanger te raak sonder sukses. Sy was pas van haar man geskei as gevolg daarvan. En sy was verpletter deur die verlies van haar broer.
Dit beantwoord nie my vraag nie. Beatrix het opgestaan en na die venster gestap, haar rug na Marna gedraai. Dit was eers Cecilie se idee. Sy het gesê jy sou miskien nie oorleef nie. Dat selfs as jy sou oorleef, jy alleen sou wees, 'n weduwee met 3 premature babas wat maande lank, miskien jare lank, spesiale sorg sou nodig hê. Sy het aangebied om 2 van die meisies as haar eie te registreer en groot te maak. Marna het naar geword. En ma het ingestem. Ma het eenvoudig ingestem om my dogters vir iemand anders te gee. Ek was desperaat. Beatrix het omgedraai, haar gesig vertrek van pyn. Ek het pas my skoonseun verloor, jy was besig om te sterf, 3 babas wat veg vir hul lewens. En Cecilie het so opreg gelyk, so bereid om te help. Sy het gesê die meisie sou 'n beter lewe by haar hê, dat sy al die aandag kon gee wat hulle nodig gehad het. En ek het gedink ek doen die regte ding. Die regte ding. Om drielinge te skei. Om 2 van my dogters van my weg te neem. Om my 5 jaar lank te laat glo dat ek net 1 dogter het. Toe jy uit die koma wakker geword het, was jy so swak. En die skok om Riaan te verloor het jou verteer. Die dokters het gesê jy het rus nodig gehad, geen bykomende stres nie. Cecilie het reeds Hyla en Lienke as haar dogters geregistreer. Sy het reeds na Pretoria getrek met hulle. Dit het onmoontlik gelyk om terug te draai. So julle het eenvoudig vir my gelieg. Julle het vir my gesê dat net 1 baba oorleef het. Beatrix het weer gaan sit en haarself vooroor gebuig asof sy 'n ondraaglike gewig dra. Ek het gedink ek beskerm jou. Ek het gedink jy sou nie die waarheid kon hanteer nie, nie op daardie oomblik nie. En toe het die dae weke geword, die weke het maande geword. Hoe kon ek vertel? Hoe kon ek sê dat jou ander 2 dogters deur iemand anders grootgemaak word? Ma kon enige tyd in die afgelope 5 jaar vertel het. Marna het opgestaan, haar woede wat uiteindelik ontplof. Ma het my 5 jaar saam met my dogters gesteel. 5 jaar van eerste woorde, eerste treetjies, verjaarsdae. Ma het nie die reg gehad nie. Ek weet, het Beatrix teruggestree en toe in snikke uitgebars. Ek weet, Marna. Ek weet ek het die verkeerde ding gedoen. Ek het elke dag met hierdie gewig geleef. Elke keer as ek sinne gesien het, het ek aan Hyla en Lienke gedink. Elke verjaarsdag was 'n marteling. Maar ek het nie geweet hoe om dit reg te stel nie. Ek was bang ek sou jou verloor as ek die waarheid vertel. Die stilte wat gevolg het, is slegs deur Beatrix se snikke verbreek. Marna het haar oë toegemaak en probeer om alles te verwerk. 5 jaar van leuns. 5 jaar van lewe in 'n valse werklikheid. Haar dogters geskei sedert geboorte, wat groot geword het sonder om mekaar te ken. Het Cecilie geweet dit was verkeerd? Het sy berou gevoel? Beatrix het tussen trane deurgeknik. Sy het my soms gebel, altyd huilend. Sy het gesê sy is lief vir die meisies meer as enigiets, maar dat die skuldgevoel haar verteer. Dat hulle gevra het na haar biologiese ma en sy het nie geweet wat om te sê nie. Ongeveer 6 maande gelede het die oproepe opgehou. Ek het probeer kontak maak, maar sy het nie geantwoord nie. Want sy was besig om in mekaar te stort. Marna het 'n steek van deernis vir Cecilie gevoel, ten spyte van alles. Die vrou het die meisies as haar eie grootgemaak, hulle as haar eie liefgehad, en toe het die skuldgevoel en die geheim haar van binne vernietig. Totdat sy dit nie meer kon hou nie en hulle verlaat het. Sy is nie dood nie, is sy? Weet ma waar sy is? Beatrix het gehuiwer voordat sy antwoord. Ek het 3 maande gelede na haar gesoek toe ek besef het iets is fout. Sy is in 'n psigiatriese kliniek in Pretoria opgeneem. Erge depressie, het hulle gesê. Sy praat met niemand nie, eet skaars. Sy is verlore. Marna het haar hande oor haar gesig gevee en probeer om die warboel van emosies te organiseer. Woede, hartseer, deernis, verwarring. Alles het vermeng in 'n storm wat gedreig het om haar in te sluk. Is daar enigiemand anders wat weet? Pa, my broers? Nee. Net ek en Cecilie. En nou jy jou pa weet van niks nie. Ek het gedink hoe minder mense weet, hoe beter sou dit moontlik wees om die geheim te bewaar. 'n Geheim wat lewens vernietig het, maar 'n geheim wat 2 onskuldige kinders op die straat laat slaap het, alleen en bang. Beatrix het weer haar gesig met haar hande bedek, haar skouers wat ruk. Ek weet. Here, ek weet. As ek die tyd kon terugdraai.
Maar ma kan nie. Marna het haar stem ferm gehou, alhoewel sy gevoel het asof sy van binne uitmekaar val. Wat gedoen is gedoen. Nou moet ek dink aan wat die beste vir die meisies is. Sy het opgestaan en na die trappe gestap, elke tree swaar soos lood. Sy het gaan staan en teruggekyk en haar ma gesien wat op die bank in mekaar gesak is, 'n vrou gebreek deur die gewig van haar eie keuses. Ma gaan nou loop. Môre sal ek ma bel wanneer ek gereed is om weer te gesels. Maar nou moet ek alleen wees met my dogters. Al 3 van hulle. Beatrix het wankelrig opgestaan, haar oë rooi en geswel. Marna, asseblief, jy moet verstaan dat ek gedink het ek doen die beste vir jou. En ma was verkeerd. So verskriklik verkeerd. Gaan nou. Nadat Beatrix weg is, het Marna die deur gesluit en daarteen geleun en uiteindelik toegelaat dat al die emosie na vore kom. Sy het op die vloer neergegly, haar knieë teen haar bors vasgedruk, en gehuil soos sy nie gehuil het van dat Riaan weg is nie. Sy het gehuil vir die dogters wat sy nie in die eerste jare van hul lewens geken het nie. Sy het gehuil vir die verlore tyd, vir die herinneringe wat nooit bestaan het nie. Sy het gehuil vir die verraad van haar eie ma, vir die leuen wat haar werklikheid so lank onderhou het. Sy het gehuil vir Tjeshile, vernietig deur die skuldgevoel van die liefde vir kinders wat nie regtig hare was nie. Sy het gehuil vir Riaan, wat weg is sonder om te weet wat sy vertrek sou ontketen. Tannie Martie het haar 'n ruk later daar gevind en haar gehelp om op te staan en haar na die bank gelei. Die huishoudster het kamilletee gemaak en langs Marna gaan sit en 'n stil troos gebied. Wat doen ek nou, Martie? Die huishoudster het 'n lang oomblik nagedink voordat sy antwoord. Mevrou doen wat mevrou altyd gedoen het, mevrou Marna. Mevrou kyk na mevrou se dogters. Net dat daar nou 3 is in plaas van 1. Maar hulle ken my nie. Hulle vertrou my nie. Vir hulle is ek net 'n vreemdeling wat hulle van die straat af weggevat het. Dan wys mevrou dat mevrou nie 'n vreemdeling is nie. Wys dat mevrou hul ma is. Dit gaan tyd neem, dit gaan moeilik wees, maar mevrou is sterk. Mevrou was nog altyd. Marna het stadig geknik en haar trane afgevee. Tannie Martie was reg, sy kon nie bekostig om nou in mekaar te stort nie. 3 meisies het haar nodig gehad, elkeen met haar eie littekens en vrese. Sinnie, wat skielik 2 susters gehad het en hierdie nuwe werklikheid moes verstaan. Hyla en Lienke, wat verlaat was en weer moes leer om te vertrou. En sy, Marna, moes leer om 'n ma van drielinge te wees, 5 jaar te laat, terwyl sy probeer om skade te herstel waarvan sy nie eens geweet het dit bestaan nie. Sy het stadig by die trappe opgegaan en by die deur van die gastekamer gaan staan. Sy het dit net 'n skriffie oopgemaak en die lig van die gang die 3 slapende meisies laat verlig. Hulle het in hul slaap beweeg en nou 'n perfekte ster gevorm, koppe bymekaar in die middel van die bed, liggaampies wat na buite uitstraal. Selfs terwyl hulle slaap, selfs sonder om te weet, het hulle mekaar gesoek. Die band tussen drielinge, daardie onsigbare maar kragtige koneksie, was reeds besig om homself te manifesteer. Marna het stilweg die kamer binne gegaan en op die stoel langs die bed gaan sit en hulle dop gehou. In die donker was dit amper onmoontlik om die een van die ander te onderskei. 3 weergawes van dieselfde wonderwerk, 3 stukke van 'n geheel wat wreed geskei was. Ek beloof, het sy vir die stil kamer gefluister. Ek beloof, ek gaan dit regstel. Ek gaan maak dat julle veilig voel, geliefd, deel van 'n regte familie. Maak nie saak hoe lank dit neem nie, maak nie saak hoe moeilik dit is nie. Julle is my dogters en niemand gaan julle weer van my skei nie. Die meisies het vasgeslaap, onbewus van die onthullings van die nag, onbewus van die feit dat hul lewens vir altyd verander het. En Marna het daar gebly en oor hulle gewaak, hulle beskerm en begin om die drade van 'n familie te weef wat van die begin af moes bestaan het. Buite het die stad Johannesburg sy naglewe voortgesit, onverskillig teenoor die persoonlike dramas van sy inwoners. Maar daar, in daardie kamer, het 3 meisies vir die eerste keer in 5 jaar saam geslaap, en 'n ma het die reis begin om dit wat nooit gebreek moes gewees het nie, te herbou. Die oggend het gekom met die gesang van die voëls in die tuin. Marna het amper niks geslaap nie, haar kop wat draai met alles wat sy ontdek het. Toe die son deur die skrefies van die gordyne begin skyn, het sy uiteindelik opgestaan uit die stoel waar sy die nag deurgebring het om oor die meisies te waak. Die 3 het amper terselfdertyd wakker geword, 'n ontstellende sinkronisme wat Marna met fascinasie dopgehou het. Hulle het geknip, gedesoriënteerd rondgekyk, en toe het hul herinneringe van die vorige dag blykbaar teruggekom.
Sinne het dadelik geglimlag, uit die bed gespring en haar ma gaan omhels. Hyla en Lienke het meer versigtig gebly op die bed gesit en dophou. Goeiemôre, meisies. Het julle lekker geslaap? Sinne het opgewonde geantwoord, maar die ander twee het slegs met hul koppe geknik. Marna het haar nie laat ontmoedig nie. Sy het geduld en tyd nodig gehad. Vertroue word nie oornag gebou nie. Wat daarvan as ons ontbyt eet? Tannie Martie het pannekoek gemaak. Hyla en Lienke se oë het effens verlig by die vermelding van kos. Marna het hulle na onder gelei, waar die tafel gedek was met 'n oorvloed wat die twee meisies laat groot oë kry het. Pannekoek, vars vrugte, lemoensap, yoghurt, warm broodjies. 'n Ontbyt waardig vir prinsesse, soos Tannie Martie graag gesê het. Terwyl die meisies geëet het, het Marna die telefoon geneem en die nommer van Hendrik van der Merwe geskakel, die familie se private dokter vir meer as 15 jaar. Hy was die een wat haar swangerskap begelei het, wat by die geboorte teenwoordig was, wat die hele situasie geken het. Hendrik het na 2 lye geantwoord, sy stem bekommerd. Marna, jou ma het my in die nag gebel en gesê iets het gebeur. Gaan alles goed? Nee, Hendrik. Niks gaan goed nie. Ek het nodig dat jy vandag nog hierheen kom, dit gaan oor Sennie se geboorte. Of eerder oor wat regtig daardie dag gebeur het. Daar was 'n swaar stilte aan die ander kant van die lyn. Toe het Hendrik met 'n versigtige stem geantwoord. Ek is op pad. 3:30. Hy het binne 20 minute opgedaag met 'n verslete leertas. Marna het hom in die studeerkamer ontvang en die deur toegemaak sodat hulle privaatheid kon hê. Hendrik was 'n man in sy 60er jare met hare wat heeltemal wit was, sagmoedige oë agter 'n goudomraamde bril. Maar op daardie oomblik het hy gelyk of hy 10 jaar ouer geword het. Jy weet, nie waar nie. Marna het reguit tot die punt gekom. Jy het geweet dit was drielinge. Hendrik het swaar gaan sit en die tas op die tafel neergesit. Ek is 'n dokter, Marna. Ek is gebind deur professionele geheimhouding. Jou ma en Cecilia het my laat sweer dat ek nooit sou vertel nie. Hulle het nie die reg gehad om jou dit te laat sweer nie. Dit was my dogters. Ek weet. Here, ek weet. Hendrik se stem het moeg uitgekom, gelaai met berou. Dit was die moeilikste besluit van my loopbaan. Maar jy was in 'n koma op die drempel van die dood. Riaan was weg. 3 babas in die intensiewe sorgeenheid. Jou ma was desperaat, Cecilia was desperaat. En hulle het my oortuig dat dit die beste vir almal sou wees. Dit was nie die beste vir my nie. Dit was nie die beste vir my dogters nie. Hendrik het sy hand oor sy gesig gevee, sy skouers gebo. Jy is reg, ek moes geweier het. Ek moes daarop aangedring het dat jy die waarheid weet wanneer jy wakker word. Maar ek was so lank 'n vriend van die familie, ek het jou sien groot word. En jou ma was so seker dat die waarheid jou op daardie oomblik sou vernietig. Marna het diep asem gehaal en probeer om haar woede te beheer. Om met Hendrik te beklei sou nie die verlede verander nie. Ek het inligting nodig. Ek moet presies weet wat daardie dag gebeur het. Alles. Hendrik het die tas oopgemaak en verskeie dokumente uitgehaal. Dit was kopieë van die mediese rekords, bladsye en bladsye van aantekeninge, grafieke, uitslae van toetse. Jy het 3 jaar voor die geboorte in vitro bevrugting ondergaan, het Hendrik begin en na die papiere gewys. Verskeie lewensvatbare embrio's is geskep en 3 is ingeplant. Al 3 het ontwikkel, wat tot identiese drielinge gelei het. Die swangerskap was van die begin af gekompliseerd. Jy het ernstige preeklampsie in die 3de trimester gehad, en ons moes op 32 weke 'n noodkeisersnee doen. Marna het na die dokumente gekyk en probeer om die mediese taal te verstaan. Gaan voort. Die geboorte was 'n noodsituasie. Die 3 babas is klein maar lewensvatbaar gebore en is onmiddellik na die neonatale intensiewe sorgeenheid geneem. Sin het 1 kg 800 gram geweeg. Hyla 1 kg 700. Lienke 1 kg 600. Maar jy, Marna, het massiewe nageboortelike bloeding gehad. Ons het jou vir 3 minute op die operasietafel verloor. Die lig het gelyk of dit uit die studeerkamer gesuig word. Marna het geweet die geboorte was moeilik, maar sy het nooit kon dink dat dit so naby aan die dood was nie. Ons het dit reg gekry om jou terug te bring, het Hendrik voortgegaan, maar jy het in 'n koma gegaan. Jy was 2 weke lank sonder reaksie op stimulasie.
Dit was die verskriklikste tydperk. Riaan was verpletter, verdeel tussen jou en die babas. En toe het die ongeluk gebeur. Hendrik se stem het gebreek. Hy was ook 'n vriend van Riaan, hy het saam met hom golf gespeel, braaivleis gedeel oor naweke. Toe jy uiteindelik wakker geword het, was jy baie verswak. En die skok om van Riaan te hoor het jou amper teruggestuur. Ons moes jou verskeie kere kalmeer omdat jy in paniekaanvalle gegaan het. Jou ma en Cecilie het toe reeds besluit. 2 van die babas sou as Cecilie se dogters geregistreer word. Hulle het my laat sweer tot stilte. Die dokumente. Die geboortesertifikate. Hendrik het sy blik weggedraai, skaam. Cecilie het kontakte in die administrasie van die hospitaal gehad. Hulle het dit reg gekry om aparte registrasies te doen. Sinne het as jou dogter gebly. Hyla en Lienke as Cecilie se dogters. Amptelik was dit verskillende geboortes op verskillende dae, alhoewel in dieselfde hospitaal. Dit is onwettig. Dit is vervalsing van dokumente. Ek weet. Maar destyds het almal gedink dit was die enigste oplossing. Cecilie was desperaat om 'n ma te wees. Jy het geveg om te oorleef. Die babas het intensiewe sorg nodig gehad. Dit het gelyk of dit sin maak. Maar na het teen die stoel geleun en probeer om alles te absorbeer. 5 jaar van haar lewe gebaseer op 'n uitgebreide leuen, op vervalste dokumente, op geheime bewaar deur mense wat sy vertrou het. Ek het na-toetse nodig. Amptelike toetse wat wetlik gebruik kan word. Hendrik het geknik. Ek het dit reeds verwag. Ek kan vandag nog die materiaal versamel en dit met dringendheid na die laboratorium stuur. Binne 'n week sal ons die uitslae hê. Nee. Ons het nie 'n week nie. Ek het dit binne 3 dae nodig op die meeste. Hendrik het gehuiwer. Dit gaan meer kos. Dit maak nie saak nie. Marna het opgestaan, vasberadenheid wat die hartseer in haar oë vervang. Dit maak nie saak hoeveel dit kos nie. Ek moet wetlik bewys dat hulle my dogters is. Want iets sê vir my dat dit binnekort nodig gaan wees. Sy was nie verkeerd nie. 2 dae later, terwyl sy in die kombuis besig was om middagete saam met die 3 meisies voor te berei, het die klokkie aanhoudend gelei. Marna het haar hande aan haar voorskoot afgevee en gaan oopmaak, waar sy 2 ernstige vroue by die deur gevind het, met identifikasie in hul hande. Marna Ferreira? Ek is die maatskaplike werker Maritjie Rossouw, en hierdie is die amptenaar Annetjie Kutse van die kinderbeskermingseenheid. Ons het 'n anonieme klag ontvang dat daar 2 kinders hier woon in 'n onreëlmatige situasie. Marna se hart het gesink. 'n Klag. Iemand het die meisies gesien, het iets vreemds opgemerk en het dit gerapporteer. Sy het diep asem gehaal en probeer om kalm te bly. Julle kan inkom. Ek sal alles verduidelik. Die 2 vroue het ingekom, hul oë wat die luukse huis met neutrale en professionele uitdrukkings deursoek. In die kombuis het die 3 meisies hulle met vrees dopgehou, Hyla en Lienke wat agter sinne wegkruip. Maritjie Rossouw, 'n vrou in haar 40er jare met 'n ferm, maar nie vyandige houding nie, het by die tafel gaan sit en 'n leer oopgemaak. Mevrou Ferreira, lig ons in oor hierdie kinders. Wie is hulle? Hoe lank is hulle al hier? Marna het alles vertel. Om die meisies op straat te vind, die identiese name te ontdek, die gedeelde geboortedatum. Die gesprek met haar ma, sy het slegs die besonderhede oor die vervalsing van dokumente weggelaat en gefokus op die feit dat sy geglo het hulle is haar biologiese dogters, geskei by geboorte deur verkeerde familiebesluite. Die 2 vroue het in stilte geluister en aantekeninge gemaak. Toe Marna klaar was, het Maritjie na die 3 meisies gekyk, en selfs sy het geskok gelyk deur die onmoontlike gelykenis. Mevrou verstaan dat mevrou nie eenvoudig kinders van die straat kan neem en hulle huis toe bring nie, reg? Daar is protokolle, wetlike prosedures. Ek verstaan. Maar ek kon hulle nie daar los nie. Hulle was alleen, honger, bang. En as hulle regtig my dogters is, soos ek glo hulle is. Annetjie Kutse, die amptenaar van kinderbeskerming, 'n jonger vrou met kort hare en 'n deurdringende blik, het by die gesprek aangesluit. Het mevrou reeds na toetse aangevra? Ja. Die uitslae kom binne 2 dae. Die 2 vroue het blikke gewissel. Uiteindelik het Maritjie gesig. Ons gaan 'n volledige evaluering van die situasie moet doen. Die toestande van die huis nagaan, afsonderlik met die kinders gesels, hierdie hele storie beter verstaan.
In die volgende 2 ure is die huis noukeurig ondersoek. Marietjie en Annetjie het privaat met Heila en Lienke gesels, daarna met Sinne, daarna met Tannie Martie. Hulle het die kamers geïnspekteer, die speelruimte, die koskas, alles. Marna het in die sitkamer gewag, haar hart in haar keel. Wat as hulle besluit om die meisies weg te neem? Wat as hulle dink sy is onbevoeg, dat sy onverantwoordelik opgetree het? Uiteindelik het die 2 vroue teruggekom en voor haar gaan sit. Marietjie was die een wat gepraat het, haar uitdrukking 'n bietjie sagter. Die huis is geskik. Dit lyk of die kinders goed versorg is, gevoed is, en hulle toon liefde vir mevrou en die ander meisie. Heila en Lienke het mevrou se storie bevestig oor hoe hulle deur hul tannie verlaat is. Ons het met die hospitaal gesels waar hulle gesê het hulle is gebore, en daar is rekords van geboortes van drielinge op daardie datum, alhoewel die dokumentasie verwarrend is. Verwarrend was 'n eufemisme vir vervals, maar Marna het niks gesê nie. Gegeewe die uitsonderlike situasie, het Marietjie voortgegaan, en in ag genome dat mevrou 'n gerespekteerde burger sonder 'n misdaadrekord is, gaan ons toelaat dat die meisies tydelik onder mevrou se sorg bly. Maar met toesig. Ons sal weeklikse besoeke doen totdat die wetlike situasie opgelos is. En wanneer die na-uitslae kom, verwag ons om onmiddellik in kennis gestel te word. Marna het verligting deur haar liggaam voel vloei. Dankie. Ek beloof om volledig saam te werk. Die vroue het opgestaan om te loop, maar Marietjie het by die deur gaan staan. Mevrou Ferreira, ek hoop opreg dat hulle mevrou se dogters is. Want as hulle is, dan is hierdie een van die hartseerste en mooiste stories wat ek nog in hierdie werk gesien het. Kinders wat verlore was en die pad terug huis toe gevind het. Nadat hulle weg is, het Marna teruggegaan kombuis toe, waar die 3 meisies haar angstig ingewag het. Sinne het in haar arms gehardloop, maar dit was Heila wat gevra het, haar stem klein en bang. Gaan hulle ons wegneem? Marna het gekniel en haar arms oopgemaak. Heila het slegs 'n sekonde gehuiwer voordat sy na haar toe gegaan het, gevolg deur Lienke. En vir die eerste keer het Marna haar 3 dogters saam omhels en gevoel asof sy uiteindelik, na 5 jaar, volledig was. Die volgende 3 dae het verbygegaan in 'n sorgvuldig gestruktureerde roetine wat Marna geskep het om normaliteit in die meisie se lewens te bring. Om op dieselfde tyd wakker te word, saam te ontbyt, speletjies in die tuin, middagete, 'n slaapie, nog speletjies, aandete en stories voor slaaptyd. Elke eenvoudige ritueel was 'n poging om iets stewigs te bou, iets wat die meisies kon vertrou. Heila en Lienke het geleidelik begin ontspan. Hulle was steeds versigtig, hulle het steeds na die deure gekyk asof hulle verwag dat iemand hulle sou kom wegruk, maar die oomblikke van opregte gelag het meer gereeld geword. Sinne het die rol van natuurlike leier oorgeneem, alles vir haar susters gewys en haar speelgoed met verrassende vrygewigheid vir 'n 5-jarige kind gedeel. Tannie Martie het alles dopgehou met waaksame oë en 'n bewoe hart. Een aand, terwyl sy tee vir Marna maak, het sy sagkens opgemerk. Dit is asof hulle altyd aan mekaar behoort het. Kyk hoe hulle beweeg, hoe hulle praat. Dit is amper asof hulle een persoon is wat in 3 gedeel is. Marna het dit ook opgemerk. Die meisies het vinnig hul eie taal van blikke en gebare ontwikkel. Soms het een 'n sin begin en 'n ander het dit voltooi. Hulle het drome gedeel en terselfdertyd wakker geword om identiese visioene te vertel van plekke wat hulle nooit saam gesien het nie. Dit was die koneksie van drielinge wat homself manifesteer, daardie geheimsinnige band wat die wetenskap steeds nie heeltemal kon verduidelik nie. Op die 3de dag het die koevert aangekom. Marna het dit met bewende hande vasgehou, die logo van die laboratorium op die hoek gedruk. Dit was die na-uitslag. Die definitiewe antwoord op die vraag wat sy reeds in haar hart geweet het, maar wetlik moes bevestig. Sy het dit alleen in die studeerkamer oopgemaak, haar oë wat oor die tegniese lyne hardloop, totdat sy by die gevolgtrekking kom die woorde het voor haar oë gedans, alhoewel sy dit reeds verwag het. Waarskynlikheid van biologiese moederskap 99,99%. Die 3 meisies is identiese drielinge wat amper identies het na deel. Mevrou Marna Ferreira word bevestig as die biologiese ma van die 3 kinders. Sy het dit verskeie kere oor en oor gelees, die trane wat vrylik oor haar gesig stroom. Dit was nie trane slegs van hartseer oor die verlore jare nie, maar ook van verligting. Nou het sy bewys gehad. Wetlike onbetwisbare bewys dat Heila en Lienke haar dogters was net so Sinne was. Sy het onmiddellik vir Marietjie Rousseau gebel en haar ingelig oor die uitslaa.
Die maatskaplike werker het gevra dat sy kopieë stuur en het 'n besoek vir die volgende dag gereël om die volgende wetlike stappe te bespreek. Daarna het Marna by die trappe afgegaan en die 3 meisies gevind wat in die sitkamer speel. Hulle het hul oë opgeslaan toe sy inkom en iets in Marna se uitdrukking moes die belangrikheid van die oomblik gekommunikeer het. Meisies, ons moet gesels. Die 3 het op die bank gaan sit, Sinne in die middel, Hyla en Lienke aan elke kant. Marna het voor hulle gekniel en die koevert in haar hande vasgehou. Onthou julle, ek het vertel dat ons toetse gaan doen om seker te wees van 'n baie belangrike ding. Die uitslae het vandag gekom. Hyla het haar lip gebyt in senuweeagtige gebaar wat Marna herken het omdat Sinne presies dieselfde ding gedoen het. Wat het hulle gesê? Hulle het gesê dat julle 3 susters is. Drielinge. Gebore op dieselfde dag van dieselfde ma. En daardie ma is ek. Die stilte wat gevolg het, was diep. Sinne het reeds geweet, maar vir Hyla en Lienke was die bevestiging anders. Die oë van die 2 het vol trane geword, verwarde uitdrukkings van hoop en vrees vermeng op identiese gesigte. Maar tante Cecilia het gesê ons ma kon nie na ons kyk nie, het Hyla gefluister. Dat sy ons laat gaan het omdat sy nie die middele gehad het nie. Jou tante het gelieg. Wel, nie presies gelieg nie, maar nie die hele waarheid vertel nie. Marna het haar woorde versigtig gekies, bewus daarvan dat sy besig was om te vorm hoe hierdie meisies hul eie storie sou verstaan. Toe julle gebore is, het ek baie siek geword. So siek dat ek nie na babas kon kyk nie. En sommige mense wat gedink het hulle help my het besluite geneem sonder om my te vra. Hulle het besluit dit sou beter wees as jou tante na julle 2 kyk terwyl ek na Sinne kyk. Maar niemand het my vertel nie. Hulle het my laat glo dat ek net 1 dogter het. Lienke, wat selde gepraat het, het haar stem gevind. Het mevrou nie geweet ons bestaan nie? Nee, my skat. Ek het nie geweet nie. As ek geweet het, sou ek hemel en aarde versit het om julle by my te hê. Ek sou nooit toegelaat het dat hulle ons skei nie. So mevrou het ons nie verlaat nie. Hyla se stem was gelaai met emosie. Die tannie het altyd gesê ons ma wou nie by ons bly nie. Nooit nie. Ek sou julle nooit verlaat het nie. Julle is my dogters, net so Sinne is. En nou dat ek weet, gaan ek nooit weer toelaat dat enige iemand julle van my skei nie. Dit was Sinne wat die emosionele spanning gebreek het deur haar arms om haar 2 susters te gooi. Ek het gesê. Ek het geweet julle is my susters van die eerste oomblik af. Hyla en Lienke het begin huil en Marna het hulle in 'n omhelsing getrek, al 4 in mekaar gevleg in 'n web van arms en trane. Dit was trane van pyn oor die verlore tyd, maar ook van verligting omdat hulle mekaar gevind het, van hoop vir die toekoms wat hulle saam sou bou. Daardie nag het Marna 'n besluit geneem. Dit was tyd om Cecilia te konfronteer. Nie met woede nie, alhoewel die woede steeds daar was, besig om laag in haar bors te brand. Maar met die behoefte om te verstaan, om hierdie sirkel te sluit, om vir die meisies die kans te gee om antwoorde te hê. Sy het die psigiatriese kliniek in Pretoria gebel waar Beatrix gesê het Cecilia opgeneem is. Die klerk was huiwerig om inligting te gee, maar toe Marna verduidelik wie sy is en wat die situasie is, het hy haar deurgeskakel na die verantwoordelike psigiater. Fernanda de Klerk was 'n vrou met 'n sagte maar ferm stem. Mevrou Cecilia is reeds 4 maande by ons. Erge depressie met psigotiese episodes. Sy praat baie min, weier om besoekers te ontvang. Sy noem voortdurend dat sy 'n verskriklike fout gemaak het, dat sy die meisies moet vind, dat sy nie met die skuldgevoel kan leef nie. Ek is Marna, die biologiese ma van die meisies wat sy grootgemaak het. Ek het Hyla en Lienke 'n week gelede gevind. Hulle is nou by my. Die stilte aan die ander kant was lank. Uiteindelik het Fernanda gepraat, haar stem versigtig. Dit kan presies wees wat sy nodig het om te hoor. Of dit kan te verpletterend wees. Dit is moeilik om te voorspel. Ek sou haar graag wou besoek. Eers alleen. Daarna, as dit gepas is, miskien die meisies bring. Ek kan dit reël. Maar Marna, ek moet jou waarsku. Cecilia is baie broos. Ek weet nie hoe sy sal reageer as sy jou sien nie. 2 dae later het Marna na Pretoria gery. Die kliniek was 'n pragtige plek, omring deur goed versorgde tuine, maar daar was iets inherent hartseer daaraan om te weet dat mense daarheen gekom het omdat hulle nie meer met hul eie gedagtes kon klaarkom nie.
De Fernanda het haar persoonlik ontvang, elegante vrou in haar 40er jare met sagmoedige oë. Sy het haar na 'n klein en gesellige besoekerskamer gelei, met sagte banke en natuurlike lig wat deur die vensters inkom. Sy sal binne 'n paar minute hier wees. Ek sal buite wees as jy my nodig het. Marna het gewag, haar hart wat vinnig klop. Sy het nie geweet wat sy teenoor Chisile voel nie. Woede, deernis, 'n verwarrende mengsel van albei. Die deur het oopgegaan en 'n verpleegster het Chisile ingelei. Marna het geskrik vir die voorkoms van haar skoonsister. Chisile was slegs 37 jaar oud, maar sy het 10 jaar ouer gelyk. Veelste maar, hare sonder glans, oë diep en rooi. Sy het eenvoudige en gemaklike klere gedra en haar bewegings was stadig, asof elke tree 'n enorme poging gekos het. Toe Chisile haar sien, het sy skielik gaan staan. Haar gesig het nog meer kleur verloor en sy het begin bewe. Marna, asseblief, ek kan nie jou in die oë kyk nie. Ons moet gesels, Chisile. Oor die meisies. By die aanhoor van die woord meisies het Chisile in mekaar gesak. Sy het op haar knieë op die vloer geval en onbeheerst gesnik. Ek is so jammer. Here, ek is so jammer. Ek was lief vir hulle, ek sweer ek was lief vir hulle. Maar ek kon nie meer die gewig van die leuen dra nie. Marna het nader gekom en langs haar skoonsister gekniel, haar nog nie aangeraak nie, maar naby genoeg sodat Chisile sou weet sy is nie alleen nie. Ek het hulle gevind. Hyla en Lienke is nou by my. Hulle is veilig. Chisile het haar gesig opgelig, haar oë groot. Jy het hulle gevind. Waar? Hoe? Hulle het op straat geslaap, 'n paar blokke van waar jy hulle gelos het. Alleen, honger, bang. Maar dit gaan nou goed met hulle. Hulle is by die huis, saam met Sine, waar hulle altyd moes gewees het. Chisile se trane het meer intens geword. Ek wou hulle nie verlaat nie. Ek was lief vir daardie meisies meer as my eie lewe. Maar die skuldgevoel was besig om my dood te maak. Elke keer as hulle my 'n ma genoem het, was dit soos 'n mes in die hart. Want ek het geweet ek steel hulle van jou, steel jou van hulle. Ek het in wanhoop verval, ek kon nie meer regdink nie. Ek het gedink as ek hulle in 'n besige plek los, sou iemand hulle vind en beter na hulle kyk as wat ek besig was om te doen. Dit was 'n logika wat deur die geestesiekte verwring was, maar Marna kon die opregte pyn daar sien. Chisile was nie 'n skurk nie. Sy was 'n vrou wat verskriklike foute gemaak het, verteer deur die skuldgevoel tot op die punt van ineenstorting. Hoekom het jy ingestem om dit te doen, Chisile? Hoekom het jy deelgeneem aan hierdie leuen? Omdat ek desperaat was om 'n ma te wees. Omdat Rian my jonger broer was en ek hom liefgehad het, en toe hy in die ongeluk oorlede is, het ek gevoel ek verloor alles. Toe jou ma voorstel dat ek 2 van die babas kon grootmaak, het ek 'n kans gesien om te hê wat ek altyd wou hê en om 'n deel van my broer lewend te hou. Maar ek het nie aan die gevolge gedink nie. Ek het nie aan jou gedink nie, ek het nie reg aan die meisies gedink nie. Ek het net aan myself gedink. Die rou eerlikheid was pynlik om te hoor, maar nodig. Marna het diep asem gehaal en probeer om alles te verwerk. Ek weet nie of ek jou kan vergewe nie, Chisile. Nie nou nie. Miskien nooit heeltemal nie. Maar ek verstaan dat jy ook gelei het. Dat jy nie 'n slegte persoon is nie, net iemand wat verskriklike keuses gemaak het om ingewikkelde redes. Chisile het haar met dankbaarheid vermeng met wanhoop aangekyk. Haat die meisies my. Hulle mis jou. Hulle vra na jou. Want vir hulle was jy die ma wat hulle in die eerste 5 jaar van hul lewens geken het. En dit kan nie uitgevee word nie, maak nie saak wat daarna gebeur het nie. Die gesprek het vir nog 'n uur voortgegaan. Chisile het besonderhede vertel van die 5 jaar wat sy saam met Hyla en Lienke deurgebring het. Hoe hulle geleer het om te loop, die eerste woorde, waarvan hulle gehou het en waarvan nie. Dit was herinneringe wat Marna nooit sou hê nie, gesteel deur besluite wat ander vir haar geneem het. Maar om daarvan te hoor was belangrik 'n manier om die leemte te vul. Toe Marna uiteindelik die kliniek verlaat het, het sy emosioneel uitgeput gevoel. Maar daar was ook 'n vreemde gevoel van afsluiting. Die stukke van die legkaart was nou almal sigbaar. Wat sy daarmee sou doen, hoe sy haar lewe en die lewe van die meisies van hier af sou herbou, was steeds onseker. Maar ten minste het sy nou die volledige waarheid gehad. Terwyl sy terugry Johannesburg toe, het Marna aan die toekoms gedink.
Sy sou die wetlike situasie van die meisies moes regstel, die geboortesertifikate moes korrigeer, formele voogty moes vestig. Sy sou moes besluit of sy diegene sou vervolg wat dokumente vervals het, of sy eenvoudig sou voortgaan. Sy sou haar verhouding met haar eie ma moes herbou, moes besluit of sy haar weer kon vertrou. Maar bo alles sou sy 'n ma moes wees vir 3 meisies wat haar desperaat nodig gehad het. Elkeen met haar eie wonde, haar eie vrese, haar eie behoeftes. Dit sou die moeilikste uitdaging van haar lewe wees. Maar terwyl sy terugdink aan die 3 meisies wat by die huis vir haar wag, het Marna geweet daar was niks wat sy nie vir hulle sou doen nie. Niks in die wêreld nie. Die weke wat gevolg het, 'n nuwe roetine na die huis gebring. Marietjie Rossou het haar weeklikse besoeke gedoen soos beloof en het altyd met 'n groter glimlag vertrek as toe sy aangekom het. Die meisies het geblom, gewig opgetel, meer gelag, beter geslaap. Die huis wat voorheen ruim gelyk het, was nou vol lewe, van kinderstemme, van gelag en af en toe van tipiese sustersbakleiery. Marna het 'n kinderpsigoloog gehuur wat gespesialiseer het in trauma en aanneming, Paula Meyring. Die sessies het individueel begin, daarna in pare en uiteindelik met al 3 saam. Paula was 'n jong en hartlike vrou wat 'n spesiale gawe met kinders gehad het, en die meisies het op maniere vir haar oopgemaak wat selfs vir Marna verras het. Hulle het 'n indrukwekkende veerkragtigheid, het Paula opgemerk na 'n besonder emosionele sessie. Maar hulle dra ook wonde wat jare sal neem om heeltemal te genees. Hyla het steeds nagmerries oor verlating. Lienke het skeiingsangs ontwikkel. En Senny is besig om die skuldgevoel te verwerk dat sy voorregte gehad het wat haar susters nie gehad het nie. Skuldgevoel. Maar sy is net 'n kind. Kinders is baie meer bewus as wat ons dink. Senny voel skuldig dat sy 'n gemaklike lewe gehad het terwyl haar susters gelei het. Dit is belangrik om daaraan te werk, sodat dit nie in iets dieper verander nie. Marna het hierdie inligting geabsorbeer en haar benadering as ma voortdurend aangepas. Sy moes individuele aandag vir elke meisie balanseer met oomblikke waar sy hulle as 'n eenheid hanteer het. Sy moes hul individuele verskille erken terwyl sy hul spesiale koneksie as drielinge vier. Stadig het die unieke persoonlikhede begin na vore kom. Senny was die natuurlike leier, ekstrovert en selfversekerd. Hyla was die denker, waaksaam en versigtig. Lienke was die kunstenaar, wat haarself uitgedruk het deur tekeninge wanneer woorde gefaal het. 3 verskillende mense wat dieselfde nagedeel het, dieselfde oorsprong, maar wat deur verskillende ervarings gevorm is. Die wetlike kwessie het begin ontvou. Marna het 'n prokureur gehuur wat gespesialiseer het in familiereg, Regina Fourie, 'n formidabele vrou in haar 50er jare met 'n reputasie dat sy nooit 'n saak verloor wanneer sy aan die regte kant van geregtigheid is nie. Hierdie is een van die ongewoonste sake wat ek nog ooit gesien het Regina tydens die eerste konsultasie erken. Vervalsing van dokumente, skeiding van drielinge, verlating. Maar jy het duidelike bewys van biologiese moederskap en die kinders is duidelik beter by jou as wat hulle in enige ander situasie sou wees. Regina het die proses begin om die geboortesertifikate van Hyla en Lienke reg te stel en Marna as biologiese ma vas te stel en die wetlike situasie te reguleer. Sy het ook begin ondersoek wie presies verantwoordelik was vir die vervalsing van die oorspronklike dokumente. Wil jy vervolg, het Regina reguit gevra. Want ons het 'n basis daarvoor. Jou ma, Cecile, moontlik die hospitaal. Marna het 'n lang oomblik nagedink voordat sy antwoord. Om te vervolg beteken om alles na die hof te sleep. Dit beteken om die meisies aan meer trauma bloot te stel, meer publieke aandag. Ek wil net voortgaan. Wyse besluit. Soms is die beste geregtigheid eenvoudig om terug te kry wat verlore was en iets beters te bou. Intussen moes Marna besluit wat om te doen oor haar verhouding met haar ma. Beatrix het talle kere gebel, boodskappe gestuur, selfs 'n paar keer by die deur verskyn en is altyd vriendelik, maar ferm weggewys. Die gewig van die verraad was steeds te groot. Dit was Paula wat uiteindelik die onderwerp aangeroer het tydens 'n sessie met Marna. Jou dogters vra na hul ouma. Veral Hyla en Lienke wat nooit 'n ouma figuur in hul lewens gehad het nie. Jy moet besluit watter soort verhouding jy wil hê hulle moet met Beatrix hê, as jy enige wil hê. Ek weet nie of ek haar kan vergewe nie. Vergifnis is nie om te vergeet nie. Dit is nie om te sê dat dit wat sy gedink het reg was nie. Dit is om te besluit om nie toe te laat dat die seer jou aanhou seermaak nie.
Dit is om jouself en haar die kans te gee om iets niets te bou uit die ruïnes van dit wat gebreek is. Die woorde het daar lank by Marna weerklink. Uiteindelik 2 weke later het sy Beatrix gebel. Haar ma het by die eerste lei geantwoord, haar stem hoopvol en terselfdertyd angstig. Marna. Haai, ma. Kan ma môre hierheen kom? 2 uur die middag. Alleen. Beatrix het stiptelik opgedaag, eenvoudig geklee, sonder die uitgebreide juwele wat sy gewoonlik gedra het. Daar was 'n nederigheid in haar houding wat Marna nog nooit van tevore gesien het nie. Tannie Martie het haar ontvang en haar na die sitkamer gelei, waar Marna gewag het. Die meisies is bo saam met Paula. Ek wil eers gesels. Beatrix het op die rand van die bank gaan sit, haar hande in haar skoot in mekaar gevleg. Ek luister. Marna het diep asemgehaal en haar gedagtes georganiseer. Ek het die afgelope paar weke probeer verstaan hoe ma kon doen wat ma gedoen het. Hoe die vrou wat my grootgemaak het om sterk en onafhanklik te wees, sulke fundamentele besluite oor my lewe kon neem sonder om my te raadpleeg. Ek het probeer om jou te beskerm. En daarin het ma my meer kwaad aangedoen as wat enige waarheid sou kon doen. Marna het haar stem ferm gehou. Ma het my 5 jaar saam met 2 van my dogters gesteel. Ma het hulle die kans ontneem om van geboorte af saam groot te word. Ma het 'n keuse gemaak wat nooit ma se was om te maak nie. Trane het stilweg oor Beatrix se gesig geloop. Ek weet. Ek het elke dag met hierdie gewig geleef. Elke keer as ek sinne gesien het, het ek aan Heila en Lienke gedink. Elke verjaarsdag was 'n marteling. Maar ek het nie geweet hoe om terug te draai nie. Ek was so bang ek sou jou verloor, dat jy my sou haat. En nou? Dink maar ek haat ma nie nou nie. Beatrix het haar aangekyk, haar oë rooi. Jy het die volste reg om my te haat. Maar ek haat nie. Marna het gevoel hoe haar eie stem breek. En dit is miskien die moeilikste deel. Want dit sou makliker wees om ma eenvoudig te haat, om ma uit my lewe te sny. Maar ma is steeds my ma. En hoe verskriklik ma se besluit ook al was, weet ek dit is gemaak vanuit 'n plek van vrees en wanopgevoede liefde. Die stilte tussen hulle was swaar, maar nie vyandig nie. Dit was die stilte van 2 mense wat probeer om 'n pad deur emosionele rennes te vind. Ek weet nie of ek ma heeltemal kan vergewe nie, het Marna voortgegaan. Nie nou nie. Miskien nooit heeltemal nie. Maar ek is bereid om te probeer om ons verhouding te herbou. Vir my, vir ma, maar hoofsaaklik vir die meisies. Hulle verdien om 'n ouma te hê. Beatrix het gesnik en haar gesig met haar hande bedek. Ek sal enigiets doen. Enigiets om op te maak. Om die ouma te wees wat hulle verdien. Dan gaan ma hul vertroue moet wen. Veral van Heila en Lienke. En ma gaan moet aanvaar dat dit tyd kan neem. Ek aanvaar dit. Ek het die res van my lewe om vrede te maak met wat ek gedoen het. Marna het opgestaan en na die trappe gegaan. Meisies. Julle kan afkom. Die geluid van klein voetjies wat hardloop het die huis gevul. Sinne het eerste gekom, gevolg deur Heila en Lienke wat steeds meer versigtig was. Hulle het gaan staan toe hulle Beatrix sien en iets het oor Heila en Lienke se gesigte gegaan, 'n erkenning wat nie daar moes wees nie. Ek ken jou, het Heila stadig gesê. Jy het soms by tante Tjishile se huis gekom. Maar die tannie het gesê jy was net 'n vriendin. Beatrix het haar oë toegemaak, die pyn van die leuen wat steeds weer klink. Ek is julle ouma. Al 3 van julle. En ek het verskriklike foute gemaak. Maar as julle my 'n kans gee, sou ek baie graag deel van julle lewens wou wees. Senny, wat reeds haar ouma geken het, het sonder huiwering na haar toe gegaan. Maar Heila en Lienke het agtergebly en die vrou met waaksame en intelligente oë bestudeer. Het jy van ons geweet, het Lienke gevra, haar stem sag maar duidelik. Het jy geweet dat mamma nie van ons geweet het nie? Eerlikheid was deurslaggewend. Marna het dit op die harde manier geleer. Ja, my skat. Ek het geweet. En dit was verkeerd om nie vir jou ma die waarheid te vertel nie. Dit was een van die grootste foute van my lewe. Hoekom het jy nie vertel nie? Beatrix het gekniel om op die ooghoogte van die meisies te wees. Omdat ek bang was. Bang dat die waarheid jou ma te veel sou seermaak. Maar nou verstaan ek dat geheime nog meer seermaak. En ek is so jammer, regtig jammer.
Hyla het na Lienke gekyk, daardie stil kommunikasie wat tussen hulle verbygaan. Daarna het sy na Sinne gekyk, wat bemoedigend geknik het. Uiteindelik het sy 'n tree vorentoe gegee. Dis oukei. Jy kan ons ouma wees. Maar jy moet beloof om nooit weer belangrike geheime te hou nie. Ek beloof. Van nou af, net die waarheid. Die besoek het 2 ure geduur. Beatrix het met die meisies in die tuin gespeel, na hul stories geluister, hul vrae met rou eerlikheid beantwoord wanneer dit nodig was. Dit was nie perfek nie, daar was gespanne oomblikke, maar dit was 'n begin. Toe sy loop, het Beatrix by die deur gaan staan en na Marna gekyk. Dankie. Dat jy my hierdie kans gee. Ek verdien dit nie. Niemand praat oor verdien nie, maar ons praat oor voortgaan. Vir hulle. Nadat Beatrix weg is, het Marna vir Hyla gevind waar sy alleen in die kamer sit en by die venster uitkyk. Sy het langs haar dogter gaan sit en gewag. Dit is vreemd, het Hyla uiteindelik gesê. Om skielik soveel mense te hê. 'n Regte ma en ouma en suster wat ons nie geken het nie. Dit is goed, maar ook verwarrend. Ek weet, my skat. Dit is ook vir my verwarrend. Ons almal leer hoe om 'n familie te wees. Is tante Cecilia ook deel van ons familie? Die vraag het Marna onkant gevang. Sy het versigtig nagedink voordat sy antwoord. Cecilia sal altyd deel van julle storie wees. Sy was die een wat in die eerste jare na julle gekyk het. Dit is belangrik. Maar sy is nou siek en het hulp nodig. Wanneer dit beter gaan met haar, as julle wil, kan julle haar sien. Ek wil, het Hyla sagkens gesê. Selfs al het sy verkeerde dinge gedoen, het sy na my gekyk toe ek 'n baba was. Lienke wil ook. Ons droom soms van haar. Die emosionele band wat die meisies met Cecilia in die eerste jare ontwikkel het, kon nie eenvoudig uitgevee word nie. Dit was deel van wie hulle was. En Marna het besef dat sy plek in 'n lewens sou moes vind vir hierdie ingewikkelde werklikheid. So wanneer dit beter gaan met haar, gaan ons haar saam besoek. Is dit reg? Hyla het geknik en teen haar ma aangeleun. Marna het haar omhels en gevoel hoe haar dogter se asemhaling met haar eie sinkroniseer. Deur die venster het sy die tuin gesien waar Sinne en Lienke speel, hul gelag wat in die middaglig weerklink. Dit was 'n onvolmaakte familie gebou op leuns en geheime, herbou uitgebreekte stukke. Maar dit was hulle sin. En met tyd, geduld en liefde, was Marna vasbeslote om dit te transformeer in iets sterks en waars. Iets wat enige storm wat die toekoms sou bring, sou kon weerstaan. 3 maande het verloop sedert daardie noodlottige nag toe Marna vir Hyla en Lienke op straat gevind het. Die huis het heeltemal verander, nie net fisies met speelgoed wat oral rond lê en kindertekeninge wat teen die yskas geplak is nie, maar ook melodies. Daar was lewe wat in elke vertrek pols, gelag wat deur die gange weerklink, klein bekleierery oor wie eerste met watter pop sou speel. Die meisies het skool begin bywoon, al 3 in dieselfde klas van die kleuterskool. Die skoolhoof van die privaatskool was stom geslaan toe sy die 3 vir die eerste keer sien, en selfs na maande het sy steeds hul name af en toe verwar. Die klasmaats was gefassineer deur die identiese drielinge en Sinne, Hyla en Lienke het vinnig die gewildste in die klas geword. Maar nie alles was maklik nie. Hyla het steeds partynagte skreeuend wakker geword en gedroom dat sy weer op straat was, alleen en koud. Lienke het 'n gewoonte ontwikkel om kos onder haar kussing weg te steek, 'n refleks van die dae toe sy nie geweet het wanneer die volgende maaltyd sou wees nie. En Sinne, hoe hard sy ook al probeer het om dit weg te steek, het 'n stil skuldgevoel gedra dat sy soveel gehad het toe haar suster so min gehad het. Marna het elke uitdaging hanteer met 'n geduld wat sy nie eens geweet het sy besit nie. Nagte sonder slaap om Hyla te troos. Sagte gesprekke met Lienke oor hoe daar nou altyd genoeg kos sou wees. Sessies met Paula om Sinne te help verstaan dat sy nie aan niks skuldig was nie. Een Saterdagmiddag was Marna in die tuin besig om die 3 te sien speel toe haar foon lui. Dit was ter Fernanda van die psigiatriese kliniek. Marna, ek het goeie nuus. Cecilia het die afgelope weke beduidende verbetering getoon. Sy het begin om meer te praat, sy eet beter, neem deel aan die groepterapie. En sy vra voortdurend na die meisies. Hoe gaan dit regtig met haar? Is sy gereed om hulle te sien? Ek dink so trouwens, ek dink om die meisies te sien kan presies wees wat sy nodig het om haar herstel te voltooi. Maar dit moet versigtig gedoen word, in 'n beheerde omgewing.
Marna het ingestem om 'n besoek vir die volgende week te reël. Sy het die volgende paar dae spandeer om Hyla en Lienke voor te berei, te gesels oor hoe tante Kishile siek was, maar besig was om beter te word, en hoe hulle haar kon sien as hulle wou. Ons wil, het Hyla met oortuiging gesê. Selfs al het sy ons verlaat, weet ons sy was lief vir ons. Ons onthou. Die emosionele geheue van die kinders was kragtig, selfs op 5-jarige ouderdom. Hulle het Kishile se reuk. Onthou, die klank van haar stem wat wiegeliedjies sing, die aanraking van haar hande wat hul hare regmaak. Dit was gefragmenteerde herinneringe, maar werklik. Op die dag van die besoek het Marna die 3 meisies na Pretoria geneem. Sinne het daarop aangedring om saam te gaan om haar susters te ondersteun. De Fernanda het hulle persoonlik ontvang en hulle na 'n spesiale besoekerskamer gelei wat meer soos 'n gemaklike sitkamer as 'n kliniese omgewing gelyk het. Kishile het 'n paar minute later opgedaag, vergesel deur 'n verpleegster. Sy was sigbaar beter as die laaste keer wat Marna haar gesien het. Sy het gewig opgetel, haar hare was skoon en gekam, daar was kleur in haar wange. Maar dit was toe sy Hyla en Lienke sien dat haar gesig werklik verlig het. My meisies, het sy gefluister, die trane wat reeds vrylik loop. Julle het so groot geword. Hyla en Lienke het slegs 'n sekonde gehuiwer voordat hulle na haar toe hardloop. Kishile het gekniel en hulle omhels, snikkend en verskonings herhaal tussen soene op die kindergesiggies. Marna het die toneel dopgehou met teenstrydige emosies. 'n Deel van haar het steeds woede gevoel, maar 'n ander deel het die opregte liefde daar erken. Tante Sishi, hoekom het tannie ons verlaat, het Lienke gevra, haar stem klein maar duidelik. Kishile het na die meisies gekyk en die trane afgevee. Omdat ek baie siek was. Nie siek in die liggaam nie, maar in die kop en die hart. En wanneer mense so siek word, doen hulle soms dinge wat nie sin maak nie, dinge wat die mense vir wie hulle lief is, seermaak. Maar dit beteken nie, ek was nie lief vir julle nie. Ek was lief, is lief en sal altyd lief wees vir julle. Maar nou gaan dit beter met Tannie, het Hyla gevra. Dit gaan beter. En deel van my verbetering is om te kan sien dat julle veilig is, gelukkig, by julle regte ma dit was waar julle altyd moes gewees het. Die besoek het 'n uur geduur vol trane, drukkies en moeilike maar nodige gesprekke. Kishile het stories vertel van die eerste jare van die meisies, herinneringe wat Marna nooit sou hê nie, maar wat belangrik was vir Hyla en Lienke om te hê. En vir die eerste keer het Marna dit reggekry om Kishile nie as die skurk van haar storie te sien nie, maar as nog 'n slagoffer van onmoontlike omstandighede. Toe hulle loop, het Kishile Marna eenkant geroep. Dankie. Dat jy toegelaat het dat hulle my sien. Ek weet ek verdien dit nie. Dit gaan nie oor verdien nie. Dit gaan oor wat die beste vir hulle is. En hulle het hierdie afsluiting nodig gehad, hierdie kans om te verstaan. Jy is 'n beter ma as wat ek ooit kon wees. Jy het die beste gedoen wat jy kon met die gereedskap wat jy gehad het. Konsentreer nou daarop om gesond te word. Die meisies gaan jou op verskillende maniere nodig hê na mate hulle groot word. Iemand wat hierdie deel van hul storie verstaan. Dit was 'n gebaar van vrygewigheid wat Marna baie gekos het, maar wat sy geweet het nodig was. Die meisies het 2 moederfigure in hul lewens gehad, elkeen met haar eie rol. Om dit te ontken sou wees om 'n deel van wie hulle was te ontken. Terug in Johannesburg het dinge begin stabiliseer in 'n nuwe normaliteit. Die wetlike proses is afgehandel met Regina wat dit reggekry het om al die geboortesertifikate reg te stel. Amptelik wetlik is Hyla en Lienke nou erken as dogters van Marna Ferreira, gebore op dieselfde dag as Cindy, identiese drielinge uiteindelik herenig in die rekords net soos in die regte lewe. Marna moes ook aanpassings in haar loopbaan maak. Sy kon nie meer 12 uur per dag werk nie met 3 klein dogtertjies wat haar nodig het nie. Sy het haar vice-president tot medehulp bevorder en haar eie werkslading verminder en dit geprioritiseer om teenwoordig te wees in die meisies se lewens. Die verandering het 'n vrede gebring wat sy jare lank nie gevoel het nie. Gesinsaandetes het heilig geword. Stories voor slaaptyd was 'n onskendbare ritueel. Naweke is toegewy aan uitstappies, speletjies en om saam herinneringe te bou. Beatrix het ook 'n konstante teenwoordigheid geword en het ten minste 3 keer per week besoek afgelê. Sy het die rol van toegewyde ouma met amper obsessiewe ywer aangeneem, asof sy probeer het om op te maak vir die verlore jare en die foute wat gemaak is. Die meisies het haar ouma Bea genoem en sy het gesmeld elke keer as sy die bynaam hoor. Eendag, 6 maande na die herontmoeting,
was Marna besig om die meisie se kamer reg te maak, toe sy 'n tekening vind wat Lienke gemaak het. Dit het 4 vroulike figure gewys wat hande vashou. 1 was groter, 3 was kleiner. Bo elke figuur in bewende kinderletters was geskryf: Mama, Sinnie, Heila, Lienke. Marna het die tekening teen haar bors vasgehou en die trane vrylik laat loop. Dit was nie trane slegs van hartseer nie, maar van dankbaarheid. Dankbaarheid dat sy in daardie noodlottige straat gestop het. Dankbaarheid dat sy haar instinkte vertrou het. Dankbaarheid vir elke dag met haar 3 dogters. Daardie nag het die 4 saam in Marna se groot bed ingekruip, iets wat algemeen geword het oor naweke. Die meisies het hulle van alle kante teen haar aangedruk, klein warm en vertroostende liggaampies. Mama, het Sinne vaak gesê, dink mamma pappa weet van die susters. Marna het aan Riaan gedink, aan die man wat sy liefgehad het en so vroeg verloor het. Ek dink so, skat. Ek dink hy het altyd geweet van iewers waar hy nou is. En ek dink hy is gelukkig dat ons almal saam is. Ons droom soms van hom, het Heila gefluister. Al 3 van ons in dieselfde droom. Hy glimlag altyd. Dit was die raaisel van die gimmer-konneksie, daardie onverklaarbare band wat selfs die skeiding van 5 jaar nie kon breek nie. Hulle het drome gedeel, gedagtes, soms selfs fisiese simptome. Wanneer een siek geword het, het die ander 2 dikwels op dieselfde dag ongesteld gevoel. Paula het verduidelik dat dit algemeen was by identiese drielinge, veral diegene wat deur 'n skeidingsdrama gegaan het. Die band tussen hulle was sterker as normaalweg, 'n onbewuste poging om op te maak vir die verlore jare. Marna het die voorkop van elke meisie gesoen en dopgehou, hoe hulle een vir een in perfekte sinkronie aan die slaap raak. Sinnie eerste, altyd die vinnigste om aan die slaap te raak. Daarna Lienke, wat geleidelik ontspan het. Ten slotte Heila, wat teen die slaap geveg het, totdat sy seker was haar susters is veilig. Terwyl sy daar lê, omring deur haar dogters, het Marna gedink aan hoe vreemd die lewe was. 6 maande gelede het sy gedink sy ken haar storie. Sy het gedink sy weet wie sy is, wat sy het, wat sy verloor het. En toe, in 'n enkele nag, het alles verander. Die wêreld wat sy geken het, het homself onthul as gebou op leuns, en 'n waarheid wat baie meer ingewikkeld en pynlik was, het na vore gekom. Maar ook 'n waarheid wat meer volledig was. Ryker. Meer vol liefde as wat sy haar ooit kon voorstel. Sy het 5 jaar saam met Heila en Lienke verloor. 5 jaar wat sy nooit sou terugkry nie, herinneringe wat nooit geskep sou word nie, oomblikke wat vir altyd in die leemte gebly het. Maar sy het die res van hul lewens gehad. Sy het elke dag van nou af om iets sterks en waars te bou. En miskien het Marna gedink terwyl die slaap haar uiteindelik neem, miskien is dit wat familie regtig beteken. Nie perfektheid nie, nie die afwesigheid van foute of pyn nie. Maar die bewuste keuse om teenwoordig te wees, om lief te hê ten spyte van die tekortkominge, om iets moois te bou uit die gebreekte stukke. Haar 3 meisies het vasgeslaap, asemhalings gesinkroniseer, klein handjies in mekaar gevleg selfs in die slaap. Drielinge uiteindelik herenig. 'n Familie uiteindelik volledig. En Marna het geweet met absolute sekerheid dat sy enigiets sou doen om hulle so te hou. Saam. Veilig. Geliefd. Altyd. Die jare van die adolessensie het soos 'n storm aangekom en al die tipiese uitdagings saamgebring, vermenigvuldig met 3. Sinnie, Heila en Lienke op 15-jarige ouderdom was indrukwekkende jong vroue, steeds fisies identies, maar met persoonlikhede so duidelik dat dit onmoontlik was om hulle te verwar sodra mens hulle geken het. Sinnie het die kaptein van die skool se vlugbalspan geword, gewild en selfversekerd, met 'n energie wat enige vertrek gevul het waar sy ingestap het. Heila was die eerste in die klas, sy het reeds gevorderde kursusse in wetenskap geneem en gedroom van medisyne. Lienke het 'n uitsonderlike artistieke talent ontwikkel, haar skildery het reeds pryse in provinsiale kompetisies gewen. Maar die adolessensie het ook unieke uitdaging gebring vir drielinge wat deur 'n traumatiese skeiding gegaan het. Die soeke na individuele identiteit het gebots met die diep konneksie wat hulle gedeel het. Daar was oomblikke van spanning wanneer een haarself wou laat geld as anders as die ander, oomblikke wanneer die konstante nabyheid versmorend gelyk het. Marna het hierdie onstuimige waters bevaar met die voortgesette hulp van Paula, wat steeds 'n gereelde teenwoordigheid in hul lewens was. Die psigoloog het hulle gehelp om te verstaan dat dit gesond en nodig was om afsonderlike identiteite te ontwikkel, dat om jou susters lief te hê nie beteken het om identies aan hulle te wees nie.
Eendag het Hyla by die huis gekom en aangekondig dat sy haar hare baie kort wou sny. Sinne en Lienke was geskok, asof sy 'n stilswygende verdrag tussen hulle verbreek het. Maar ons het altyd dieselfde hare gehad, het Sinne geprotesteer. Dit is deel van wie ons is. Nee, het Hyla met fermheid geantwoord. Dit is deel van hoe die mense ons sien. Maar ek moet uitvind wie ek is behalwe om een van 3 te wees. Dit was 'n moeilike oomblik, maar ook nodig. Hyla het haar hare in 'n kort en moderne styl gesny wat haar ouer en duidelik anders as haar susters laat lyk het. Sinne en Lienke het 'n paar dae geneem om aan te pas, maar het uiteindelik erken dat Hyla die reg gehad het op haar eie uitdrukking. Kort daarna het Lienke begin om slegs klere te dra wat sy self ontwerp en gemaak het, 'n unieke styl wat haar artistieke natuur weerspieël het. En Sinne het haarself selfs meer in sport onderskei en byna elke dag na skool begin oefen. Maar ten spyte van hierdie groeiende verskille het die konneksie gebly. Hulle het steeds geweet wanneer een ontsteld was, hulle het steeds af en toe drome gedeel, hulle het steeds mekaar se sinne voltooi. Die gedwonge skeiding van die eerste 5 jaar het 'n band geskep wat geen soeke na individualiteit heeltemal kon breek nie. Dit was gedurende die hoërskool dat hulle begin het om loopbane te oorweeg. En eienaardig genoeg, al 3 het aangetrokke gevoel tot gebiede wat op een of ander manier hul eie storie weerspieël het. Ek wil 'n pediatriese kardioloog word, het Hyla tydens 'n gesinsaandete aangekondig. Ek wil na premature babas kyk, babas wat veg om te oorleef soos ons geveg het. Ek wil vir hulle die kans gee wat ons gehad het. Maar na uitgevoel hoe haar oë vol trane skiet. Hyla het 'n loopbaan gekies wat nie net haar storie eer nie, maar ook die pa wat sy nooit geken het nie, wie se hart te vroeg gaan staan het. Lienke het volgende gepraat. Ek wil 'n maatskaplike werker word. Ek wil met verlate kinders werk, kinders wat op die strate woon. Ek wil die persoon wees wat hulle vind voordat dit te laat is. En Sinne, altyd die leier, het verklaar. Ek wil 'n kinderpsigoloog word, gespesialiseer in aanneming en gesinsheiding. Ek wil ander kinders help om te verwerk wat ons verwerk het, om te verstaan dat families ingewikkeld kan wees, maar steeds vol liefde. Beatrix, wat by die aandete teenwoordig was, het openlik begin huil. Julle gaan julle pyn in genesing verander. Dit is die mooiste wat ek nog gehoor het. Cecile, wat nou maandelikse aandete saam met die gesin gehad het instemmend geknik. Julle het iets verskrikliks geneem en is besig om daarvan iets betekenisvols te maak. Julle pa sou so trots gewees het. Die hoërskool het ook eerste kerels gebring, nog 'n uitdaging vir drielinge wat so verbind was. Sinne was die eerste en het begin uitgaan met 'n kollega van die basketbalspan. Hyla en Lienke het die verandering onmiddellik gevoel, 'n vreemde gevoel dat iets fundamenteels in hul trio verander het. Dit is normaal, het Paula hulle tydens 'n sessie verseker. Julle word groot, ontwikkel romantiese verhoudings. Dit verminder nie die liefde wat julle vir mekaar het nie, dit voeg slegs nuwe dimensies aan julle lewens toe. Hyla het 'n jaar later begin uitgaan met 'n stil en intelligente jongman wat haar liefde vir wetenskap gedeel het. En Lienke het verlief geword op 'n klasmaat van die kunstklas en haar seksuele oriëntasie ontdek met 'n natuurlikheid wat Marna bewonder het. Elke verhouding het unieke uitdagings gebring. Die kerels moes verstaan dat om met een van die drieling uit te gaan, tot 'n sekere mate, 'n verhouding met al 3 beteken het. Nie romanties nie, maar die konneksie tussen die susters was so diep dat dit onmoontlik was om heeltemal te skei. Sommige jong manne kon nie hierdie intensiteit hanteer nie en het vinnig tou opgegooi. Maar diegene wat gebly het, wat die meisies werklik liefgehad het geleer om die spesiale band tussen hulle te aanvaar en selfs te waardeer. Gedurende hierdie jare het Marna ook haar eie uitdagings in die gesig gestaar. Om die maatskappy te bestuur terwyl sy 3 adolessente grootmaak, was nie maklik nie. Daar was oomblikke wanneer sy gedink het om haar loopbaan heeltemal op te gee en slegs op die meisies te fokus. Maar hulle het haar aangemoedig om beide te behou. Mamma het ons geleer dat vroue loopbane en families kan hê, het Sinne gesê toe Marna haar twyfel uitgespreek het. Moenie enige van die 2 opgee net omdat dit moeilik is nie. Ons is okay. En hulle was regtig. Ten spyte van die normale uitdagings van die adolessensie, was die 3 gebalanseerde jong vroue met 'n sterk sin van wie hulle was en waar hulle vandaan gekom het. Die terapie, die onvoorwaardelike liefde van Marna, die ondersteuning van die uitgebreide familie, alles het saamgewerk om iets merkwaardigs te skep. Die 18de verjaarsdag was 'n enorme viering.
Marna het 'n saal gehuur en die hele skool genooi, vriende, familie, selfs sommige van die kollegas van die werk. Gisile was daar, asook Beatrix, Tannie Martie, Paula, almal wat deel was van die meisie se reis. In die middel van die partytjie het Marna aandag gevra en 'n dronk ingestel. 13 jaar gelede het ek 2 meisies op die straat gevind. Of miskien het hulle my gevind. In elk geval, daardie nag het my wêreld heeltemal verander. Ek het ontdek dat ek nie een nie, maar 3 dogters het. En sedertdien was elke dag 'n avontuur, 'n uitdaging, 'n seën. Sy het na die 3 jong vroue gekyk, pragtig in hul partytjierokke, so soortgelyk fisies, maar so uniek in wese. Julle 3 het 'n oorsprong van pyn en skeiding geneem, en dit in hierdie verander, in hierdie pragtige en onvernietigbare konneksie. Julle het van my 'n beter ma gemaak, 'n beter mens. En ek kan nie wag om te sien wat julle in die wêreld sal doen nie. Die meisies het op die verhoog geklim en hul ma omhels, die 4 het nou vrylik gehuil. Daarna het Hyla die mikrofoon geneem. Ons wou nie net ons ma bedank nie, maar almal hier wat ons gehelp het om tot by hierdie oomblik te kom, ouma Bea, wat foute maak, maar dit erken en werk om daarvoor op te maak. Tante Sishi, wat ons liefgehad het op die enigste manier wat sy geken het, en wat steeds 'n belangrike deel van ons lewens is. Tannie Martie, wat na ons gekyk het met ouma liefde. Paula, wat ons geleer het dat dit oukei is om alles te voel wat ons voel. Lienke het voortgegaan. En ons wil mekaar bedank. Sinnie, jy het my geleer om dapper te wees. Hyla, jy het my geleer om sterk te wees. Julle is meer as my susters, julle is die helfte van wie ek is. Sinne het afgesluit, haar stem gelaai met emosie. Ons was geskei, maar die liefde het ons teruggebring. En nou, terwyl ons gereed maak om universiteit toe te gaan, om ons drome te volg, weet ons dat maak nie saak waarheen die lewe ons neem nie, ons altyd mekaar sal hê. Want ons is nie net susters nie. Ons is dele van 'n geheel, 'n hart wat in 3 mense verdeel is. Die partytjie het tot laat voortgegaan, gevul met gelag, danse en viering. Maar toe dit uiteindelik geëindig het en almal weer huis toe is, het die 4 vroue op die stoep gaan sit en na die sterrehemel van Johannesburg gekyk. Is julle gereed vir die universiteit, het Marna gevra, wetende dat haar dogters binne 'n paar maande versprei sou wees oor verskillende universiteite en hul eie passies sou volg. Ons is, het Hyla geantwoord. Maar dit gaan vreemd wees om nie elke dag saam te wees nie. Ons gaan mekaar elke dag mis, het Lienke bygevoeg. Maar dit is goed. Dit beteken dat wat ons het, werklik is, kosbaar is. En ons sal vakansies hê, naweke, video-oproepe, het Sinne prakties gesê. Dit is nie asof ons na ander lande gaan nie. Almal van ons sal in Johannesburg of naby wees. Marna het haar 3 dogters omhels en dankbaarheid gevoel vir elke oomblik, elke uitdaging, elke triomf van die afgelope 13 jaar. Julle gaan ongelooflike dinge doen. Individueel en saam. Ek het dit altyd geweet. En toe hulle uiteindelik gaan slaap het, reeds lank na middernag, het die 3 meisies saam in Marna se bed ingekruip soos hulle gedoen het toe hulle klein was. 18 jaar oud, amper volwasse, maar steeds op soek na die troos van mekaar se nabyheid. Marna het dopgehou hoe hulle aan die slaap raak, asemhalings wat geleidelik sinkroniseer, en gedink aan die toekoms wat voor hulle oopgaan. Dit sou 'n blink toekoms wees, sy was seker daarvan. Want hierdie 3 jong vroue was gesmee in pyn, maar gevorm deur liefde. En daar was niks wat hulle nie kon bereik nie. 25 jaar. 'n kwart eeu sedert daardie noodlottige nag toe Marna die motor in 'n arm straat van Johannesburg gestop het en 2 meisies gesien het wat onmoontlike kopieë van haar eie dogter was. 25 jaar van reis van pyn na genesing, van geheime na waarheid, van fragmentasie na totaliteit. Die partytjie is gehou in die tuin van Marna se huis, nou 70 jaar oud, maar steeds lewendig en vol energie. Die ruimte is getransformeer in 'n magiese toneel met liggies wat in die bome hang, tafels versier met foto's van die drieling oor die jare, 'n visuele tydlyn van hul buitengewone reis. Hyla, Sinne en Lienke, nou 30 jaar oud, het tussen die gaste beweeg, elkeen omring deur hul onderskeie gesinne. Hyla met haar man Dani en die tweeling Riaan en Marina, nou 8 jaar oud. Sinne met haar eggenoot Marchel en die klein Cecilia Marina van 6 jaar. En Lienke met haar vrou Clara en Hoop, nou 9 jaar oud en stralend. Beatrix het in 'n spesiale stoel gesit, op 90-jarige ouderdom steeds helder van gees, maar fisies broos.
Die 7 agterkleinkinders het beurte gemaak om na haar toe te kom, vir haar peselhappies te bring, vir haar stories te vertel en glimlagte op die geplooide gesig van die matriarg te tower. Cecilia was ook teenwoordig, nou 57 jaar oud, hare heeltemal wit, maar oë steeds blink. Haar man was aan haar sy en het haar ondersteun terwyl sy die meisies dopgehou het wat sy in die eerste 5 jaar grootgemaak het. Daar was trane in haar oë, maar dit was trane van dankbaarheid, nie meer van verterende skuldgevoel nie. Die Riaan Ferreira Sentrum, nou met 15 jaar se bedryf, het duisende kinders en gesinne gehelp. 3 generasies van professionele mense is daar opgelei en het hul filosofie van holistiese sorg oor die hele Suid-Afrika versprei. Dit was 'n nalatenskap wat baie verder gegaan het as die 3 vroue wat dit gestig het. Toe die son begin sak het en die hemel van Johannesburg met skakerings van oranje en pink geverf het, het Marna aandag gevra. Die tuin het geleidelik stil geword, alle oë op haar gerig. 25 jaar gelede het my lewe in 'n oomblik verander. Ek was op pad terug van die werk, moeg, en het net daaraan gedink om by die huis te kom, maar die verkeer het my langs 'n ander pad geneem. En in daardie straat, op daardie oomblik, het ek gevind wat ek nie eens geweet het ontbreek nie. Ek het 2 van my 3 dogters gevind. Sy het na Hyla en Lienke gekyk, albei reeds met trane in hul oë. Julle was vuil, bang, verlate. Maar selfs in daardie toestand, was julle die mooiste kinders wat ek nog ooit gesien het. Want julle was myne. Julle was altyd myne. Hyla het op die klein verhoog geklim wat hulle opgeslaan het, Sinne en Lienke het haar gevolg. Die 3 het langs hul ma gestaan, hande in mekaar gevleg, soos hulle altyd was in die belangrike oomblikke. Mamma het ons iets gegee wat verder gaan as huis, kos of veiligheid, het Hyla begin. Sy het ons aan mekaar teruggegee. Sy het ons die kans gegee om te wees wat ons altyd moes gewees het, 'n volledige eenheid. Sinne het voortgegaan. En meer as dit, sy het ons geleer dat familie nie perfek is nie. Dit is ingewikkeld, deur mekaar vol foute. Maar wanneer dit op opregte liefde en eerlikheid gebou is, kan dit enigiets oorleef. En Lienke het afgesluit. Ons 3 het loopbane gekies wat ons storie weerspieël. Hyla red babas omdat sy gered is. Ek red verlate kinders omdat ek verlaat en gered is. Sinne help families om te genees omdat sy hierdie genesing beleef het. Ons pyn het ons doel geword. Marna het haar 3 dogters omhels, die 4 vroue het nou openlik gehuil. Die gaste het toegejuig, baie ook met trane in hul oë. Beatrix het gevra om gehelp te word om op te staan, en met aansienlike moeite het sy by die 4 op die verhoog aangesluit. Haar stem was swak maar duidelik. Ek het 30 jaar gelede die grootste fout van my lewe gemaak. Ek het besluite geneem wat nie myne was om te neem nie. Ek het hierdie meisies geskei toe hulle saam moes groot geword het. En ek het elke dag sedertdien met hierdie gewig geleef. Sy het na elk van die drieling gekyk, daarna na die agterkleinkinders. Maar hierdie buitengewone vroue het my geleer van vergifnis. Hulle het my geleer dat mense kan verander, dat foute vergoed kan word, dat dit nooit te laat is om te begin om die regte ding te doen nie. Hulle het my 'n tweede kans gegee om die ouma te wees wat hulle altyd moes gehad het. En ek is elke dag dankbaar. Cecilia het ook nader gekom, huiwerig maar vasbeslote. Ek het ook verskriklike foute gemaak. Ek het hierdie meisies as myne geregistreer toe hulle nie was nie. Ek het jare lank in 'n leuen geleef. En toe die skuldgevoel te groot geword het, het ek die grootste fout van almal gemaak. Ek het hulle verlaat. Haar stem het gebreek, maar sy het voortgegaan. Maar Hyla en Lienke, julle het my geleer dat ingewikkelde liefde steeds liefde is. Dat ek alles verkeerd kon gedoen het en julle steeds opreg kon liefgehad het. Dat ek deel van julle stories kan wees sonder om die hoofkarakter te wees. En dit is genoeg. Meer as genoeg. Die 7 kinders, al die kleinkinders en agterkleinkinders, het toe op die verhoog geklim en die ouer vroue omring. Dit was 'n kragtige beeld, 4 generasies verenig, elkeen wat die littekens en triomf van die voriges dra. Riaan, die oudste van die kleinkinders, het gepraat namens almal. Julle het ons geleer dat families gebou word, nie net gebore nie. Dat ons kan kies om te vergewe, kies om lief te hê, kies om teenwoordig te wees. En ons beloof om hierdie nalatenskap voort te sit. Gaan voort met die sentrum, hou aan om te help, hou aan om te bewys dat liefde sterker as enige pyn is. Die nag het voortgegaan in viering. Daar was musiek, dans, gelag.
Stories is vertel en oorvertel. Foto's is geneem, oomblikke is vasgelê. Dit was 'n partytjie, maar ook 'n getuienis. 'n Getuienis dat selfs die mees gebreekte stories pragtige eindes kan hê. Toe die gaste begin loop, toe slegs die onmiddellike familie oorgebly het, het die 3 susters saam op die skoppelmaai in die tuin gaan sit, soos hulle gedoen het toe hulle klein was. Maar na het hulle van die stoep af dopgehou, haar hart so vol dat dit gelyk het of dit kon bars. Tannie Martie sou trots gewees het op julle, het sy sagkens gesê. Sy het Sinnie met oortuiging geantwoord. Van iewers af sien sy dit alles en glimlag. En pappa ook, het hy daar bygevoeg. Hy het ons nooit regtig geken nie, maar ons het iets moois in sy naam geskep. Die sentrum het soveel lewens gered as wat hy sou gered het as hy geleef het. Meer het Lienke pynsend reggehelp. Want ons is 3. So ons het 3 keer meer lewens gered as wat hy alleen sou kon. Toe die nag uiteindelik geëindig het, toe almal weg was en die huis weer stil was, het Marna na haar kamer gegaan. Op die speeltafel was 'n omraamde foto van Riaan, geneem weke voor sy afsterwe. Sy het dit geneem en teen haar bors vasgehou. Ons het dit reggekry, liefie. Teen alle verwagtinge, alle leuns, alle pyn. Ons het dit reggekry. Jou dogters het ongelooflik groot geword. Hulle het tragedie in triomf verander. En nou het hulle hul eie gesinne en sit die sirkel van liefde voort wat ons saam begin het. Sy het die foto gesoen en dit teruggeplaas, daarna by die venster uitgekyk na die tuin waar 3 identiese meisies groot geword het, beklei het, gelag het, gehuil het en uiteindelik geblom het. 25 jaar. Die hele lewe en steeds slegs die begin. Want liefde, het Marna geleer, het geen einde nie. Dit gaan voort deur generasies, vermenigvuldig homself, transformeer homself, maar bly altyd in die middel van alles. En solank daar liefde was, sou daar hoop wees. Daar sou altyd hoop wees. Die einde van die storie.